Op 'n reënerige middag probeer 'n straatseun lekker goed verkoop voor die gebou van 'n magtige korporasie. Skielik hoor hy iets in 'n ander taal en plan om die miljardêr-eienaar van die maatskappy te bedrieg. Desperaat storm die seun die voorportaal binne en skree, moenie die vergadering binnegaan nie, dis 'n stryk, maar almal lag hom uit. Wat volg bewys dat die waardevolste waarheid soms kom van die na wie die wêreld volhard om nie te luister nie. Die koue wind van die vroeë Johannesburgse winter het Santon driffe gesny terwyl Joachim, 'n 12-jarige seun, homself tussen die motors by die verkeerslig gebalanseer het. Sy skinkbord met tuisgemaakte brigadeiros sjokoladeballetjies het effens in sy klein, eeltige hande getrem. 2 vir 5, 3 vir 7, het hy herhaal met 'n stem wat vrolik probeer klink het, ondanks die moegheid. Dit was reeds na 7 uur die aand en hy het net die helfte verkoop van wat mevrou Olena verwag het. Mevrou Olena. Om aan haar te dink, het 'n onmiddellike glimlag op Joachim se gebarste lippe gebring. Die 70-jarige Oekraïense dame het in dieselfde munisipale skuiling gewoon wat hy op die koudste aande besoek het. Klein Suid-Afrikaner met 'n groot hart, het sy altyd gesê met haar sterk aksent, terwyl sy die sjokoladeballetjies gerol het wat hy die volgende dag sou verkoop. Dit was al ooreenkoms, sy het die lekker goed gemaak met die bietjie wat sy kon bymekaar maak, en hy, met sy behendigheid en kennis van die strate, het dit verkoop. Joachim het geen familie gehad nie, of hy kon ten minste nie onthou dat hy gehad het nie. Die strate van die middestad van Johannesburg was sy tuiste so lank as wat hy kon onthou. Hy het geslaap onder die afdak van 'n ongebruikte bank in Albertina Cecilestraat en die spasie net gedeel met Poppy, 'n bastersketterhondjie wat hom 3 jaar gelede aangeneem het. Dit was 'n piepklein hondjie met swart en bruin vlekke versprei oor haar wit pels, wat meer soos 'n swak gemengde sjokoladeballetjie gelyk het, vandaar haar naam. Wanneer die oë nie sien nie, kan die ore vir jou sien, het mevrou Olena in haar aandlesse by die skuiling herhaal. Die Oekraïense vrou het jare tevore van die oorlog in haar land gevlug en, hoewel sy 'n taallektrise was, het sy nou oorleef van klein handewerk en die hulp van maatskaplike werkers. In Oekraïne het ek jong mense geleer om Engels, Duits en Russies te praat. Nou leer ek jou om na die wêreld te luister. Mevrou Olena se lesse het veel verder gegaan as die basiese Oekraïens wat sy Joachim probeer leer het. Let op die toon, nie net die woorde nie. Dit is hoe jy die waarheid ontdek wanneer iemand lieg, het sy gesê. En geleidelik het die seun 'n ongewone talent ontwikkel om nuances in die gesprekke om hom op te merk. Dit was asof die strate van Johannesburg 'n groot oop boek was wat hy geleer het om te ontsyfer deur klanke, intonasies en stilte. Daardie spesifieke aand het 'n fyn reën begin val, wat die laaste voetgangers wat nog op die laan was, verdryf het. Joachim het besluit om sy geluk op 'n laaste plek te beproef, die indrukwekkende atriumgebou, 'n speelglas wolkekrabber wat die hoofkwartier van Texsa, een van die land se grootste tegnologiemaatskappye, gehuisves het. Goedgeklede bestuurders het gewoonlik aan die einde van die werksdag daar uitgekom, en sommige, miskien uit skuldgevoel of opregte simpatie, het sy sjokoladeballetjies gekoop sonder om kleingeld te vra. Joachim het sy skinkbord onder sy verslete jas beskerm en na die ingang van die gebou gehardloop, waar hy hom strategies onder die afdak geplaas het wat die hoofdraaideur beskerm het. Die reën het nou harder geval en 'n silwergordyn gevorm wat die stad se ligte weerkaats het. Dit was toe hy 3 mans opgemerk het wat naby die Sydinsingang gesels het. Hulle het nie die tradisionele pakke van die maatskappy se bestuurders gedra nie, maar dierleerjasse en serpe wat hul buitelandse oorsprong verraai het. Niemand sou sulke swaar klere vir 'n eenvoudige Johannesburgse motreen dra nie. Hulle het sag gepraat, maar die stilte van die nag en die akoestiek wat deur die gebou se holte geskep is, het hul stemme na waar Joachim was gedra. Die seun sou nie aandag gegee het as hy nie 'n woord herken het nie, pitpysat hy, wat mevrou Olena hom geleer het om te teken in Oekraïens te beteken. Instinktief het hy sy ore gespits en 'n paar tree nader beweeg, steeds beskerm deur die skaduwee van 'n dekoratiewe pilaar. Wanneer hy teken, sal dit afgehandel wees. Die idioot verstaan nie die verborgde klousules nie. Die diep stem het 'n sterk aksent gehad, maar die Oekraïense woorde was duidelik vir iemand wat die basiese beginsels van die taal geken het. Die prokureurs het verseker binne 6 maande verloor hy die beheer van sy eie maatskappy aan ons. Vindingryk, nie waar nie, het die tweede man, langer en maarder, geantwoord met 'n glimlag wat Joachim in sy stem kon hoor. En die beste deel is dat dit alles wettig is. Hy sal môreoggend sy eie vonnis teken. Kom ons drink daarop na die tyd. Die derde man het jonger gelyk, sy stem het opgewondenheid verraai.
Joachim se hart het versnel. Hulle het oor 'n soort bedrogspel gepraat, daarvan was hy seker. Hy het dadelik onthou wat hy weke tevore op die nuus op die gebreekte selfoon gesien het wat hy gevind het. Hy kon soms oop wifi van koffiewinkels opvang en nuus kyk. Tetsha was op die punt om 'n miljoen-rand internasionale ooreenkoms met buitelandse beleggers te sluit. Sou dit daaroor gaan? Instinktief het Joachim sy selfoon uit sy sak gehaal, 'n ou toestel met 'n gebarste skerm wat hy naby Gandeplein in die asblik gevind het. Ondanks die skade het dit nog gedeeltelik gewerk. Met bewende vingers het hy die stemopnemer oopgemaak en dit diskreet na die mans gehou, wat hul gesprek voortgesit het, nou Oekraïens gemeng met Engels en gebrekkige Afrikaans. Môre om 9 teken Robert Meiburger die dokumente en ons begin onmiddellik met die tegnologiese oordrag. En binne 6 maande aktiveer ons die prestasieklausules, wat hy natuurlik nie sal kan nakom nie. Die 3 direkteure wat ons omgekoop het reeds verseker dat hulle alles in die direksie sal goedkeur. Hy vermoed niks nie. Joachim het gevoel hoe sy bloed stol. Robert Meiburger was die eienaar van Tetsha, 'n bekende sakeman wat met 'n klein sagtewaremaatskappy in Stellenbosch begin het en dit in 'n tegnologiereus omskep het. Sy gesig het gereeld op die voorblaaie van saketydskrifte verskyn wat Joachim by koerantstalletjies gesien het en in advertensies wat hy soms deur die vensters van elektroniese winkels gekyk het. Hy is beskou as een van die rykste en mees innoverende mans in Suid-Afrika. En nou, soos Joachim dit verstaan het, was hy op die punt om alles te verloor weens 'n gesofistikeerde bedrogspel. Die gesprek van die 3 mans is onderbreek toe 'n swart luukse motor voor die gebou gestop het. Hulle het vinnig van houding en taal verander en in Engels begin praat met hartlike glimlagte terwyl hulle na die hoofingang gestap het. Tot môre dan, meneer Meiburg. Dit sal 'n wonderlike dag vir ons almal wees, het een van hulle gesê en sy hand uitgesteek na die man wat uit die motor geklim het, Robert Meiburger self. Joachim het die sakeman onmiddellik herken. Lank met perfek versorgde grys hare en 'n pak wat gelyk het of dit meer werd was as alles wat die seun in sy lewe verdien het. Meiburger het met 'n selfversekerde glimlag geantwoord, sonder twyfel. Die toekoms van Tetsha begin môre. Die mans het mekaar met handdrukke en klop op die rug gegroet, soos ou vriende wat 'n ooreenkoms sluit wat vir almal voordelig is. Maar Joachim het die waarheid geken. Hy het gehoor wat hy nie moes nie, die plan om Meiburger se maatskappy te steel deur 'n gemanipuleerde kontrak. Terwyl die buitelanders in 'n ander luukse motor geklim en vertrek het Robert Meiburger na die ingang van die gebou gestap. Hy het waarskynlik teruggekom om iets in sy kantoor te gaan haal, het Joachim gedink. Dit kon die enigste kans wees om hom te waarsku. Wat om te doen? Wie sou 'n straatseun glo? Sou hy ernstig opgeneem word of bloot uitgeskop en miskien selfs gearresteer word vir die binnendringing van 'n korporatiewe gebou? Mevrou Olena het altyd gesê dat die waarheid gesê moet word, selfs wanneer niemand dit wil hoor nie. Dit was een van die min leringe wat sy uit haar vorige lewe as 'n onderwyseres in Oekraïne behou het. Met sy hart wat soos 'n trommel geklop het Joachim sy vrees ingesluk en na die hoofingang gehardloop, sy skinkbord met sjokoladeballetjies onder die pilaar vergeet. Poppy, wat die dringendheid van haar menslike vriend gevoel het hom noukeurig gevolg en geblaf asof sy die erns van die situasie verstaan het. Meneer Meiburg. Meneer Meiburger, het Joachim geskree, sy dun stem met die geraas van die reën wat nou torrentiaal geval het, gesny. Die sakeman, reeds amper binne die gebou, het omgedraai met 'n uitdrukking van effense irritasie. Hy was nie gewoond daaraan om so genader te word nie, veral nie deur 'n deurnat en kaalvoet straatseun nie. Wat is dit, seun? Ek is haastig, het hy droog geantwoord, terwyl sy persoonlike sekuriteitswag reeds posisie ingeneem het om wat 'n potensiële bedreiging of ongerief gelyk het, te onderskep. Asseblief, u moet na my luister. Dit gaan oor die vergadering van môre. Daardie mans, die buitelanders, hulle komplot teen u. Die sekuriteitswag het Joachim reeds aan die skouer vasgehou toe Robert Meiburger 'n gebaar gemaak het om te wag. Daar was iets in die seun se desperaatheid wat sy aandag vir 'n kort oomblik gevang het. Waaroor praat jy? Hoe weet jy van my vergadering? Ek het gehoor hoe hulle in Oekraïens praat. Hulle dink niemand verstaan nie, maar ek verstaan 'n bietjie. Hulle het gesê daar is verborgde klousules in die kontrak, dat u binne 6 maande u maatskappy sal verloor. En dat hulle direkteure van u direksie omgekoop het. Robert Meiburger se uitdrukking het van ligte nuuskierigheid na duidelike irritasie verander. Dit is belaglik.
Maak jy stories op om geld te kry? Of het iemand jou betaal om my ooreenkoms te probeer saboteer? Op hierdie oomblik het die deure van die gebou oopgegaan en 3 bestuurders van Texa het uitgekom, vergesel van 2 addisionele sekuriteitswagte. Hulle het vinnig die situasie beoordeel, hul baas wat genader word deur 'n vervlenterde straatseun en 'n hondjie wat nie ophou blaf het nie. Wat gaan hier aan, het een van die bestuurders gevra, 'n middeljarige man met 'n uitdrukking van minagting. Waar kom hierdie kind vandaan? Hy is in 'n delirium oor 'n soort sameswering teen ons maatskappy, het Meiburg geantwoord, nou sigbaar geïrriteerd. Waarskynlik deur 'n mededinger gestuur om verwarring te skep voor die groot dag. Nee. Ek sweer ek praat die waarheid. Joachim het probeer loskom van die sekuriteitswag, wat hom nou stewiger vasgehou het. Ek het die opname. Hulle het in Oekraïens gepraat oor hoe hulle met die kontrak gaan bedrieg. Een van die bestuurders het openlik gelag. Nou het ons straatseuns wat spesialiste in internasionale korporatiewe reg is en Oekraïens praat. Dit is pateties. Hy moet bedwelm wees, het 'n ander gesuggereer. Of dit is 'n baie amateuragtige poging tot afpersing. Robert Meiburg het diep gesig en na sy dierpolshorlosie gekyk. Ek het nie tyd hiervoor nie. Ek is besig om die grootste ooreenkoms in die geskiedenis van hierdie maatskappy af te handel. Vat hom hier vandaan. Asseblief, het Joachim geskree met al die krag wat hy kon bymekaar maak. Ek het hulle opgeneem. Ek kan dit bewys. Iets in daardie laaste desperate uitroep, miskien die pure oortuiging in die seun se stem of die melding van 'n opname, het Robert Meiburg weer laat huiwer. Hy het Joachim se gesig vir 'n paar sekondes bestudeer en sy groot, bang, maar vasberade oë waargeneem. Wys my daardie opname, het Robert Meiburg uiteindelik beveel, teen al die aanbevelings van sy span in. Een van die bestuurders het onmiddellik geprotesteer, Robert, ons kan nie tyd hiermee mors nie. Die Oekraïense beleggers het vandag spesiaal gekom om die ooreenkoms af te handel. Enige vertraging kan as wantroue geïnterpreteer word. 1 minuut, het Meiburg gedroog geantwoord. 1 minuut om hierdie bog eens en vir altyd te beëindig. Die sekuriteitswag het sy greep op Joachim se skouer effens verslap en hy het vinnig die gebreekte selfoon uit sy sak gehaal. Die reën het effens afgeneem, maar het nog genoeg geval om almal nader aan die beskerming van die gebou se ingang te laat kom. Hier is dit, het Joachim gesê, sy hande het gebewe terwyl hy ongemaklik deur die beskadigde toestel genavigeer het. Ek het dit opgeneem toe hulle dit nie besef het nie. Die selfoon se skerm was so gebars dat dit amper onmoontlik was om te sien wat gebeur het. Met bewende vingers het Joachim uiteindelik die audioleer gevind en op speel gedruk. Die klank was sag en met statiese geraas, maar die stemme was hoorbaar. Die eerste frases was in suiwer Oekraïens, onverstaanbaar vir byna almal teenwoordig. Robert Meiburg het met groeiende skeptisisme na die seun gekyk, op die punt om daardie absurde onderbreking te beëindig. Dit was toe dat die klank die dele opgevang het waar die man stale gemeng het, môre om 9 teken Robert Meiburg die dokumente. En daarna prestasieklausules wat hy natuurlik nie sal kan nakom nie. Die sakeman se uitdrukking het drasties verander. Wag. Herhaal dit. Joachim het gehoor gegee, die klank 'n paar sekondes teruggespoel en die volume maksimaal verhoog. Die 3 direkteure wat ons omgekoop het reeds verseker dat hulle alles in die direksie sal goedkeur. Hy vermoed niks nie. 'n Swaar stilte het oor die groep geval. Robert Meiburg het stip na die gebreekte selfoon gekyk asof dit 'n bom was wat op die punt was om te ontplof. Sy gewoonlik selfversekerde gesig het nou opregte kommer getoon. Wie verstaan Oekraïens hier, het hy skielik gevra. Die groep bestuurders het na mekaar gekyk, totdat 'n jonger vrou, wat tot dan toe stil gebly het, vorentoe getree het. My ouma was Oekraïens, meneer Meiburg. Ek verstaan 'n bietjie. Carla, luister van die begin af daarna en sê vir my presies wat hulle sê, het Meiburg beveel en die selfoon aan haar gegee. Die bestuurder het aandagtig geluister, haar gesig het geleidelik bleek geword. Toe die klank geëindig het sy haar oë opgeslaan met 'n uitdrukking van skok. Meneer, hulle praat oor verborgde klousules in die kontrak. Iets oor hoe die Afrikaanse dokumente doelbewus onakkurate vertalings het. Hulle noem dat na 6 maande, wanneer die prestasieteikens nie bereik word nie, en hulle lyk seker dat dit nie sal wees nie, die beheerbelang na hulle oorgedra sal word. Sy het 'n pouse geneem. En ja, hulle noem duidelik dat 3 lede van die direksie omgekoop is.
Robert Meiburg se gesig het verander. Al die vorige irritasie het plek gemaak vir 'n ingehoue woede, maar sy oë het ook iets meer onthul, diepe kommer en 'n steek van vernedering. Kom binne. Almal. Nou, het hy beveel met 'n gevaarlik kalm stem. Toe het hy na Joachim gedraai. Jy ook, seun. Bring daardie selfoon. Poppy het geblaf, asof sy geprotesteer het teen die idee om agtergelaat te word. Die hond bly hier buite, het een van die sekuriteitswagte gesê. Die hondjie kom saam met my of ek gaan nie in nie, het Joachim met 'n verrassende fermheid geantwoord. Sy sal stil bly, ek beloof. Robert Meiburg, met sy gedagtes duidelik besig met groter bekommernisse, het 'n gebaar van ongeduld gemaak. Laat die seun die hond bring. Ons het belangriker dinge om op te los. Die groep het die indrukwekkende voorportaal van die gebou binnegegaan, met sy marmerwande en gesofistikeerde beligting. Joachim, steeds deurnat en kaalvoet, het hom heeltemal misplaas gevoel in daardie omgewing. Poppy, asof sy die spanning gevoel het ongewoon stil in sy arms gebly. Hulle het na die 30ste verdieping gegaan in 'n eksklusiewe huisbak wat 'n toegangskaart vereis het. Die stilte tydens die opvaart was byna tasbaar. Toe die deure oopgegaan het hulle direk in 'n ruim vergaderkamer met 'n panoramiese uitsig oor die verligte stad ingestap. Carla, roep Dr. Ronald van die regspan. Onmiddellik. Sê dis 'n noodgeval, het Meiburg beveel. Paulus, ek wil jou hier hê met die oorspronklike kontrakte en alle voorlopige weergawes van die onderhandelinge met die Oekraïners. Alexander vind uit wie die 3 direkteure is wat in die opname genoem word. Gaan reisrekords, onlangse finansiële transaksies, alles na. Die bestuurders het vinnig uitgegaan om hul take te verrig en net Robert Meiburg, 2 sekuriteitswagte, Joachim en Poppy in die kamer gelaat. Die sakeman het na die seun gedraai en hom bestudeer met 'n intensiteit wat Joachim laat sluk het. Hoe verstaan jy Oekraïens, het hy uiteindelik gevra. Mevrou Olena leer my. Sy is 'n dame van die skuiling waar ek soms gaan. Sy het 'n paar jaar gelede van die oorlog in Oekraïne gevlug. Sy maak die sjokoladeballetjies wat ek verkoop. Sjokoladeballetjies. Meiburg het vir die eerste keer opreg verward gelyk. Ja, ek verkoop sjokoladeballetjies op straat. Dit is hoe ek geld kry om te eet en goed vir Poppy te koop. Robert Meiburg het na die hondjie gekyk wat effens op die seun se skoot gebewe het. Sy oë het vir 'n oomblik versag. En waar woon jy? Op 'n afdak in Albertina Cecilestraat. Naby die geslote bank met 'n groot deur. Die sakeman het diep ingeasem, asof hy daardie inligting probeer verwerk het. Hy is onderbreek deur die koms van Dr. Ronald, 'n middeljarige man met dun brille en 'n ernstige uitdrukking. Wat het gebeur, Robert? Carla het gesê dit was 'n noodgeval wat verband hou met die Oekraïense kontrak. Ronald, ek wil hê jy moet hierna luister. Meiburg het Joachim se selfoon geneem en die opname weer gespeel. Terwyl die prokureur geluister het sy gesig van verwarring na kommer en uiteindelik na alarm oorgegaan. Is dit vandag opgeneem? Hier. By die ingang van die gebou, minder as 20 minute gelede, het Meiburg bevestig. Hierdie jong man. Hy het 'n pouse geneem en besef dat hy nie die seun se naam geken het nie. Joachim het die seun skaam aangebied. Joachim het Meiburg voortgegaan, verstaan blykbaar Oekraïens en het hierdie gesprek per toeval opgevang. Op hierdie oomblik het Paulus teruggekeer met 'n stapel dokumente in kleur georganiseerde leers. Hier is al die kontrakte en notule soos versoek. Uitstekend. Ronald, ek wil hê jy en jou span moet elke woord van hierdie dokumente nou hersien. Soek na klousules wat verband hou met prestasie, oordrag van beheerbelang, enige iets wat 6 maande na ondertekening geaktiveer kan word. Die prokureur het geknik, reeds besig om die papiere met oplettende oë deur te blaai. Ek sal onafhanklike vertalers nodig hê om die Oekraïense en Engelse weergawes te kontroleer. Hier wie ook al nodig is. Ek wil dit gister hê. Alexander het die kamer binnegekom met 'n tablet in sy hand, sy gesig het kommer getoon. Robert, ek het iets vreemds gevind. 3 direkteure, Martinus Botha, Reino Fourie en Andries Soetse, het verlede maand onoffisiële reise na Kyiv gemaak. En almal het verlede week aansienlike depositos in buitelandse rekeninge op die Caymanseilande gehad. Robert Meiburg het sy vuis op die tafel geslaan, wat almal in die kamer laat opspring het. Jou verdomde.
Hy het homself bedwing en kortliks na Joachim gekyk. Verraaiers. Werk om my te saboteer na alles wat ek vir hulle gedoen het. Die volgende paar ure was van intense bedrywighede. Meer prokureurs en bestuurders is ontbied. Onafhanklike vertalers is dringend gekontak. Die vergaderkamer het in 'n krisisoperasiesentrum verander. Joachim het in 'n hoek gesit en alles met groot oë dopgehou. 'n Vriendelike assistent het handdoeke gebring sodat hy homself kon afdroog en selfs 'n versnapering vir hom en 'n bietjie water vir Poppy. Die seun kon skaars glo wat gebeur het, sy wêreld van die strate van Johannesburg wat gebots het met die hoofvlak korporatiewe heelal. Teen omstreeks 3 uur die oggend het Dr. Ronald Robert Meiburg genader met 'n ernstige uitdrukking. Robert, ons het alles bevestig. Die Afrikaanse en Engelse weergawe van die kontrakte het kritieke verskille wat slegs duidelik sou wees vir iemand wat vlot in albei tale is en gespesialiseerde regskennis het. Daar is prestasieklausules wat onmoontlik is om na te kom en wat outomaties na 6 maande geaktiveer sou word, wat sou lei tot die oordrag van 65% van die beheerbelang. Hoe het dit deur ons hele regspan gegaan, het Meiburg gevra, sy stem vol woede en ongeloof. Die verskille is versigtig gekamoufleer in tegniese terminologie en komplekse kruisverwysings. En die prokureur het gehuiwer, dit lyk asof 2 senior lede van die regspan ook betrokke kon wees. Ons het geskrapte eposse gevind wat daarop dui dat hulle internasionale konsultasie van die Oekraïners ontvang het. Robert Meiburg het 'n paar oomblikke stil gebly, sy blik verlore in die naguitsig van Johannesburg. Uiteindelik het hy gedraai na waar Joachim gesit het, amper aan die slaap op die bank met Poppy opgerol op sy skoot. Hierdie seun het pas 'n maatskappy van 12 miljard rand gered. Die verklaring het in die lug gehang, gelaai met 'n onmiskenbare waarheid wat niemand in die kamer gewaag het om te betwis nie. Toe die son oor Johannesburg begin opkom en die eerste ligstrale in die vergaderkamer gebring het, het Robert Meiburg reeds drastiese besluite geneem. Die ooreenkoms met die Oekraïners sou gekanselleer word. Die verraaide direkteure sou uit die direksie verwyder en vervolg word. Die regspan sou 'n volledige herstrukturering ondergaan. En wat van Joachim? Die sakeman het die seun dopgehou, wat uiteindelik aan moegheid toegegee het en diep op die bank geslaap het, met Poppy waaksaam langs hom. Daar was iets buitengewoon aan daardie seun wat die strate nie kon vernietig nie, 'n seldsame kombinasie van slimheid, moed en integriteit. Toe Joachim wakker word, het hy Robert Meiburg in 'n nabygeleë leunstoel gesien sit en nadenkend by die venster uitkyk. "Goeiemôre," het die sakeman gesê en opgemerk dat die seun wakker geword het. "Hoe voel jy?" Joachim het sy oë gevryf, vir 'n oomblik gedesoriënteerd deur in so 'n ander omgewing as die strate wakker te word. "Goed, dink ek." Hy het rondgekyk en opgemerk dat die kamer leeg was, behalwe vir die 2 van hulle. Wat het met al daardie mense gebeur? Hulle het 'n bietjie gaan rus. Ons het oor 'n paar uur nog 'n vergadering. Robert Meiburg het opgestaan en nader gekom en op die rand van die bank gaan sit. "Joachim, besef jy wat jy gisteraand gedoen het?" Die seun het sy kop negatief geskud. "Jy het my maatskappy gered. Jy het die werk van duisende werknemers gered. Jy het iets gered wat ek my hele lewe lank gebou het." Meiburg het 'n pouse geneem. "Hoe het jy geleer om so op te let? Om te luister na wat niemand anders luister nie?" "Mevrou Olena sê altyd dat luister is om met die ore te sien," het Joachim eenvoudig geantwoord. "Sy het my geleer dat belangrike mense nooit aandag gee aan die onsigbare soos ek nie. Daarom praat ons baie waarhede naby ons en dink dat ons nie verstaan of saak maak nie." Robert Meiburg het stadig geknik, nadenkende uitdrukking op sy gesig. "Jou mevrou Olena is 'n wyse vrou. En jy is 'n buitengewone seun." Hy het diep asem gehaal. "Joachim, ek wil jou graag help. Om terug te betaal wat jy vir my gedoen het." Joachim het Robert Meiburg met wantroue aangekyk. In sy 12 jaar van straatlewe het hy geleer dat aanbiedinge van hulp selde sonder 'n hoë prys gekom het. Die seun se oë, veel ouer as sy werklike ouderdom, het die sakeman se gesig bestudeer en na tekens van valsheid gesoek. "Help hoe?" het hy uiteindelik gevra, sy stem klein maar ferm. Robert het geglimlag en die seun se versigtigheid herken. "Om mee te begin, 'n gepaste plek om te woon. Ordentlike kos. Klere. Onderwys. En Poppy." Joachim het die hondjie beskermend omhels. "Poppy ook, natuurlik.
Die sakeman het sy hand stadig uitgesteek om die baster se kop te streel, wat hom vir 'n paar sekondes bestudeer het voordat sy die aanraking toegelaat het. En mevrou Olena, ons kan haar ook help. Joachim se oë het vir die eerste keer opgehelder. Regtig? Sou u haar ook help? Ja. Dit lyk asof ek haar baie verskuldig is omdat sy jou geleer het. Die seun het sy lip gebyt en die aanbod oorweeg. Ek kan eers met haar praat. Sy sê altyd dat belangrike besluite rustig deurdink moet word. Robert Meiburg het geknik, beïndruk deur die volwassenheid van die antwoord. Natuurlik. Trouwens, ek sal beter doen. Ons gaan haar nou dadelik by die skuiling gaan haal en persoonlik met haar praat. 'n uur later het 'n bestuurder Robert Meiburg se luukse Mercedes deur die strate van die middestad van Johannesburg gery, met die sakeman en Joachim op die agtersitplek. Die seun, steeds in sy verslete maar nou droë klere, het die aanwysings gegee na die munisipale skuiling waar mevrou Olena gewoonlik gebly het. Die kontras kon nie groter gewees het nie. Die voertuig wat die prys van 'n woonstel gekos het deur strate gery waar mense op sypaadjies geslaap, herwinbare materiale versamel of bloot doelloos rondgedwaal het. Robert Meiburg het by die venster uitgekyk met 'n uitdrukking wat ongemak en nadenke gemeng het. In sy byna 50 jaar het hy ontelbare kere deur dieselfde strate gegaan, maar het dit nooit regtig gesien nie. Dit is daar, het Joachim gesê en na 'n ou, sleg onderhoude gebou gewys met 'n verbleikte bord wat 'n munisipale ontvangsentrum aangedui het. Die bestuurder het voor die ingang gestop en Robert het kortliks gehuiwer voordat hy uit die motor geklim het. Dit was nie sy wêreld nie, maar hy was vasbeslote om sy woord te hou. Joachim het behendig uit die voertuig gespring, met Poppy op sy hakke, en na die ingang gehardloop soos iemand wat na 'n lang afwesigheid tuiskom. Binne die skuiling het die reuk van goedkoop ontsmettingsmiddel gemeng met die reuk van institusionele kos en vog. Mense van alle ouderdomme het die gemeenskaplike ruimtes beset, sommige het op plastiekstoele geslaap, ander het sag gepraat. Nuuskierige en wantrouige blikke het Robert Meiburg gevolg, so duidelik misplaas in sy dierpak, selfs sonder 'n das en met sy hemp effens verkrekel na die nag se wakker bly. Mevrou Olena bly gewoonlik in die agterste kamer in die oggende, het Joachim verduidelik en die sakeman deur die nou gange gelei. Sy help in die kombuis wanneer sy kan. Hulle het die Oekraïense dame gevind wat boontjies op 'n plastiektafel geskei het. Selfs op 73-jarige ouderdom en met verswakte gesondheid, het Olena Petrenko 'n indrukwekkende waardigheid behou. Haar wit hare was altyd in 'n eenvoudige bolla vasgemaak, en ondanks die geskenkte en verslete klere, was haar houding die van iemand wat nooit heeltemal sou buig voor omstandighede nie. Joachim, my klein Suid-Afrikaner, het sy uitgeroep toe sy die seun sien. Haar sterk aksent het die woorde met 'n eienaardige musikaliteit gekleur. Ek was bekommerd. Jy het gisteraand nie teruggekom nie. Haar blou oë, steeds helder ondanks haar ouderdom, het na die goedgeklede vreemdeling langs die seun gedraai. En wie is hierdie meneer? Mevrou Olena, dit is Robert Meiburg. Hy is. Joachim het gehuiwer en na die regte woord gesoek. Iemand wat jou jong vriend baie verskuldig is, het Robert voltooi en sy hand respekvol uitgesteek. Dit is 'n plesier om jou te ontmoet, mevrou Olena. Die Oekraïense vrou het stadig opgestaan, haar hande aan haar geïmproviseerde voorskoot afgevee en die aangebode hand met verrassende fermheid geskit. Robert Meiburg van Texas het sy gevra wat getoon het dat sy meer aan die wêreld gekoppel was as wat haar situasie sou suggereer. Ja, dit is ek. Wat doen 'n man soos u hier met my, Joachim? Die regheidheid van die vraag het die sakeman verras, gewoond aan mense wat selde sy optrede direk bevraagteken het. Hy het geglimlag en die dame se waardigheid onmiddellik gerespekteer. Ek het gekom om persoonlik dankie te sê en 'n voorstel te maak, het hy geantwoord. Kan ons op 'n meer private plek gesels? Die 3 plus Poppy het 'n klein, relatief geïsoleerde spasie gevind, 'n hoek van die geïmproviseerde biblioteek van die skuiling, waar 'n paar metaalrakke geskenkte boeke gehuisves het. Sittend op ongemaklike stoele, het Robert Meiburg die buitengewone opeenvolging van gebeure van die vorige aand verduidelik. Mevrou Olena het alles aandagtig geluister, sonder om verrassing te toon, net af en toe geknik. Toe die sakeman klaar was, het sy haar verrimpelde hand oor Joachim se hare gestryk met duidelike trots. Hy het spesiale ore, het sy eenvoudig gesê. Wanneer niemand hom sien nie, sien hy alles met sy ore. U het goed geleer, het Robert geantwoord. En nou wil ek my dankbaarheid op 'n konkrete manier aanbied.
Ek wil vir Joachim 'n huis, opvoeding, geleenthede gee wat hy verdien. En wat verwag u in ruil daarvoor? Die dame se direkte vraag het Joachim angstig tussen die twee volwassenes laat kyk. Niks anders as wat hy vrylik in die toekoms wil gee nie, het Robert na 'n nadenkende pouse geantwoord. Dit is nie 'n kontrak nie, mevrou Olena. Dit is 'n kans om terug te betaal. Die Oekraïense vrou het die miljarder se gesig vir lang sekondes bestudeer, haar deurdringende oë het gelyk of dit verby die oppervlak kon sien. En ek? Wat gebeur met my in die groot plan? U sal ook 'n plek hê om te woon, mediese sorg, alles wat u nodig het. U kan voortgaan om deel te wees van Joachim se lewe, as albei dit wil. Ek wil, het die seun onmiddellik uitgeroep. Mevrou Olena moet saam met my kom, meneer. Sy is my familie. Die woord familie het 'n sigbare impak op die twee volwassenes gehad. Robert Meiberge, wat 'n tegnologiese ryk gebou het, maar persoonlike verbindings langs die pad verwaarloos het, het 'n knop in sy keel gevoel. Mevrou Olena, wat al haar familie in die oorlog verloor het en in 'n Suid-Afrikaanse straatseun 'n rede gevind het om voort te gaan, het vinnig geknip om trane weg te vee. As u werklik bereid is om te help, meneer Meiberge, het sy uiteindelik gesê, dan het ek 'n versoek. Wat u ook al wil hê. Moenie ons skei nie. Moenie Joachim op 'n afgeleë plek plaas waar ek hom nie kan sien groot word nie. Haar stem het effens gebewe. Ek het reeds alles een keer verloor. Ek kan nie die bietjie wat ek oor het, verloor nie. Robert Meiberge het na daardie brose maar onblusbare bejaarde vrou gekyk, na die seun wat, teen alle verwagtinge in, lig in sy oë gehad het wat die hardheid van die straatlewe nie kon blus nie, en na die klein hondjie wat hulle met onwrikbare lojaliteit dopgehou het. 'n vreemde en amper vergete gevoel het in hom beweeg, iets wat sy terapeut waarskynlik opregte empatie sou noem. U het my woord, mevrou Olena. Julle sal saam bly. 3 weke later het 'n 3-slaapkamer woonstel in die Rosebank buurt, gemaklik sonder om spoggerig te wees, die nuwe tuiste van Joachim, mevrou Olena en Poppy geword. Robert Meiberge het persoonlik vir die besonderhede gesorg en verseker dat die plek te gelykertyd verwelkomend en funksioneel was. 'n Verpleegster het daagliks besoek afgelê om mevrou Olena te help, wie se bene nie meer so ferm soos haar gees was nie. 'n Privaat onderwyser het Joachim gehelp om die verlore jare van formele onderwys in te haal en hom voor te berei om uiteindelik by 'n gewone skool in te skryf. Die aanpassing was nie maklik nie. Die eerste paar aande het Joachim gereeld geskrik wakker geword, gedesoriënteerd omdat hy in 'n sagte bed was in plaas van die karton onder die afdak. Mevrou Olena is soms in die middel van die nag gevind waar sy obsessief die kombuiskaste georganiseer het, 'n gewoonte wat in die jare van ontbering ontwikkel is. Poppy het weke geneem om op te hou om kosreste onder die meubels te versteek en haarself instinktief voor te berei vir dae van skaarste wat nie meer sou kom nie. Robert Meiberge het gereeld besoek afgelê en altyd klein praktiese geskenke gebring, boeke vir Joachim, kleurvolle sjaals vir mevrou Olena, stewige speelgoed vir Poppy. Tydens hierdie besoeke het die sakeman homself dikwels verras met die seun se insiggewende waarnemings oor die boeke wat hy gelees het of oor nuus wat hy op televisie gekyk het. Natuurlik skerp verstand wat uiteindelik die intellektuele voeding ontvang het wat dit verdien het. Op een van hierdie besoeke, 6 maande na die voorval wat almal se lewens verander het Robert Joachim op die klein balkon van die woonstel gevind, waar hy met 'n nadenkende uitdrukking na die stad gekyk het. "Waaroor dink jy, Joachim?" het hy gevra en by die seun aangesluit. "Ek dink aan die mense wat nog daaronder is," het die seun geantwoord en na die verre strate gewys. "Daar is soveel soos ek was. En ek is net hier omdat ek op die regte plek, op die regte tyd was, en 'n taal geken het wat byna niemand ken nie." Robert Meiberge het die gewig van daardie woorde gevoel. Joachim se saak het 'n bietjie media aandag gekry, straatseun red tegnologiereus van internasionale bedrogspel, maar is vinnig vergeet ten gunste van ander nuusopskrifte. Geen sistemiese verandering het daaruit voortgevloei nie. "Jy is reg," het die sakeman toegegee. "Dit is onregverdig dat so baie onsigbaar bly." Mevrou Olena sê dat om gesien te word die eerste reg van 'n persoon is, het Joachim opgemerk. "Maar daar is mense wat niemand wil sien nie." Robert het geknik en interne besluit geneem wat vir weke lank besig was om te ryp. "Joachim, ek het gedink. Jy het 'n spesiale talent getoon om dinge op te merk wat die meeste mense ignoreer. Om te hoor wat nie gesê word nie. Om die onsigbare te sien. Dit is net om aandag te gee," het die seun met eenvoud geantwoord. "Almal kan dit doen.
Nee, nie almal kan nie. Of wil nie. Robert het hom heeltemal na die seun gedraai. Ek wil jou 'n voorstel maak. Wanneer jy gereed is, wanneer jy die nodige opleiding het, wil ek hê jy moet oorweeg om saam met my te werk. Nie net as dankbaarheid vir wat jy gedoen het nie, maar omdat Texa en ek mense nodig het wat sien wat ander ignoreer. Joachim se oë het groot geword. Werk? In die maatskappy? Ja. Maar nie nou nie. Nou is jou werk om te studeer, te leer, te groei. En wanneer die tyd aanbreek, as jy wil, sal daar 'n plek vir jou wees. Die seun het 'n paar oomblikke stil gebly en daardie moontlikheid verwerk wat hy 'n paar weke tevore nooit sou kon dink nie. Kan ek daaroor dink? Robert het geglimlag, weer beïndruk deur die volwassenheid van daardie antwoord. Natuurlik. Jy het baie tyd om te besluit. Die daaropvolgende jare het met verrassende spoed verbygegaan. Joachim, met intensiewe opvoedkundige ondersteuning, het alle verwagtinge oortref. Sy ratse verstand, eenmaal blootgestel aan gepaste geleenthede, het buitengewoon gefloreer. Op 16-jarige ouderdom het hy reeds nie net sy ouderdomsgroep ingehaal nie, maar hulle dikwels in verskeie dissiplines oortref. Mevrou Olena, hoewel haar gesondheid geleidelik broser geword het gefloreer in haar rol as raadgewer en veilige hawe. Die laatlewe veiligheid het toegelaat dat haar wysheid en kennis gevorm deur dekades se ervarings op 2 kontinente volledig aan Joachim oorgedra kon word. Haar konstante teenwoordigheid het die seun geanker tydens die onvermydelike uitdagings van adolessensie en die aanpassing by 'n wêreld wat voorheen aan hom ontken is. Die gange van die Universiteit van Johannesburg het nooit so lank gelyk soos daardie oggend nie. Joachim Silva Petrenko, die aangenome van 'n huldeblyk aan mevrou Olena, het haastig na die departement van administrasie gestap, waar hy sy 3de jaar afstudeerprojek sou aanbied. Op 20-jarige ouderdom het hy 'n indrukwekkende jongman geword, lank, met 'n atletiese bou, met 'n intense blik wat altyd meer as ander om hom gelyk het op te vang. Gaan jy weer laat wees, Petrenko, het Karlien, 'n klasmaat wat hom by die ingang van die auditorium ingewag het, geskerts. Haar breinoë het geskitter met die bekendheid van iemand wat die gewoontes van haar vriend goed geken het. Mevrou Olena se skuld, het hy glimlaggend geantwoord. Sy het daarop aangedring dat ek 'n volledige ontbyt moes eet voordat ek uitgegaan het. Het gesê niemand dink reg met 'n leë maag nie. Sy is reg soos altyd. Karlien het die rugsakband op haar skouer reggeskuif. En hoe gaan dit met haar? Beter van die griep. Joachim se glimlag het effens verswak. Besig om te verbeter, maar nog swak. Die dokter sê dis normaal vir haar ouderdom, maar hy het die sin nie voltooi nie. Op 81-jarige ouderdom het mevrou Olena fisies broser geword, hoewel haar verstand so skerp soos altyd gebly het. Elke klein siekte het nou 'n skaduwee van kommer meegebring wat Joachim, sonder veel sukses, probeer wegsteek het. Sy is sterk, het Karlien gesê en haar hand op haar vriend se arm geplaas. Sy sal vir ten minste nog 'n dekade met jou skree oor jou deurmekaar sokkies. Joachim het gelag, dankbaar vir die poging om hom op te beer. Ons moet liewer ingaan. Ek wil nie hê professor Taron moet meer rede hê om met my te beklei nie. Die aanbieding van die projek het buitengewoon goed verloop. Die tema wat Joachim gekies het, korporatiewe etiek en sosiale volhoubaarheid, moontlikhede vir integrasie in ontwikkelende markte, het duidelik sensitiewe punte vir baie van die teenwoordiges geraak. Sy analise was insiggewend en het daarop gewys hoe maatskappye wat tegnies binne die wet was, dikwels in eties twyfelagtige gebiede geopereer het, veral in hul verhoudings met kwesbare gemeenskappe en die omgewing. Aan die einde het selfs die veelluisende professor Taron beïndruk gelyk. Ek moet toegee, meneer Petrenko, dat u werk uiters relevante vrae opper. Veral u analise oor hoe korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsstrategieë dikwels meer as bemarking dien as 'n werklike verbintenis. Dankie professor, het Joachim geantwoord, verlig en gevalideer. Maar het Taron met 'n glimlaggie voortgegaan, ek het 'n laaste vraag. Hoe sou u hierdie teorieë toepas op 'n werklike geval, sê maar? Robert Meiberg is 'n Texa, wat ons weet u mentor is. Sou u kritiek ook daarop van toepassing wees? 'n Gespanne stilte het oor die auditorium geval. Almal daar het die verhaal geken van hoe Joachim jare gelede Robert Meiberg se maatskappy gered het, en hoe die sakeman sy mentor en weldoener geword het. Dit was 'n delikate onderwerp wat die professor doelbewus aangeraak het.
Joachim het diep asem gehaal, wetende dat die vraag 'n toets was, nie net akademies nie, maar eties. Taron wou sien of hy sy beginsels sou kompromiteer ter wille van persoonlike lojaliteit. Professor, ek glo dat geen maatskappy, ongeag wie dit lei, vrygestel is van etiese ondersoek nie, het hy uiteindelik geantwoord. Insluitend Techsa. Ek het groot bewondering en dankbaarheid vir meneer Meiburg, maar die analise moet onpartydig wees. As daar problematiese praktyke is, moet dit erken en reggestel word, ongeag die persoonlike bande wat betrokke is. 'n Gerug het deur die kamer gegaan. Taron het geknik en opregte vrede gelyk met die antwoord. Goed gestel, meneer Petrenko. Etiek wat nie universeel van toepassing is nie etiek nie, maar gerief. Vol punte vir u aanbieding. Later daardie dag het Joachim op die kampus gestap met Karlien en die kommentaar bespreek wat oor die werk ontvang is. Jy het besef dat Taron jou getoets het sy gevra altyd direk. Natuurlik. Hy wou sien of ek die moed sou hê om Robert moontlik te kritiseer. En sou jy? Ek bedoel, tyd sou krities te analiseer, soos jy met die ander maatskappye in jou werk gedoen het. Joachim het opgehou stap en gekyk na die bome op die kampus wat saggies in die bries gewieg het. Ja, ek sou. Eintlik ek doen dit alreeds. Karlien het haar wenkbroue gelig, verras. Hoe so? Deel van my gesuperviseerde internskap by Techsa behels die ontleding van produksiekettings en verhoudings met verskaffers, het hy verduidelik en weer begin stap. Aanvanklik was dit net om die prosesse te verstaan, maar ek het problematiese patrone begin opmerk. Watter soort patrone? Uitkontrakteerde fabrieke in Asië met twyfelagtige werksomstandighede. Komplekse skemas vir fiskale optimalisering wat grens aan ontduiking. Kontrakte met klein verskaffers met misbruikende klousules. Wegdoening van tegnologiese afval in arm gebiede. Karlien het saggies gevleit. Sjoe. En wat gaan jy met daardie inligting doen? Joachim het sy skouers opgetrek, maar sy uitdrukking het getoon dat die vraag hom diep gepla het. Ek weet nog nie. Aan die een kant voel ek dat ek iets moet sê. Aan die ander kant. Jy skuld alles aan Robert Meiburg, het Karlien voltooi en die dilemma verstaan. Dit is nie net dit nie, het hy geantwoord, weer gestop en sy stem verlaag. Hy is nie 'n skurk nie, Karlien. Hy is nie soos daardie Oekraïners wat sy maatskappy probeer steel het nie. Robert glo werklik dat hy op die beste moontlike manier binne die reëls van die spel opereer. En tegnies is hy binne die wet in byna alles. Byna. Sommige gevalle is grys sones, het Joachim toegegee. Maar niks duidelik onwettig wat ek tot dusver gevind het nie. Hulle het by 'n bank onder 'n groot boom aangekom en gaan sit. Karlien het die profiel van haar vriend vir 'n paar oomblikke bestudeer voordat sy gevra het, wat sou mevrou Olena hiervan sê? Die vraag het Joachim soos 'n akkurate pyl getref. Mevrou Olena, met haar eenvoudige, maar diep wysheid, was altyd sy morele kompas. Selfs nou, as volwassene en universiteitsstudent, het hy homself dikwels betrap waar hy gedink het, wat sou mevrou Olena hiervan dink, wanneer hy dilemmas in die gesig gestaar het. Sy sou waarskynlik iets sê soos stilte voor die verkeerde is 'n vorm van deelname, het hy met 'n droewige glimlag geantwoord. Of miskien ware lojaliteit is nie om altyd saam te stem nie, maar om die persoon te help om beter te wees. Sy is regtig ongelooflik, het Karlien opgemerk. En ek stem met haar saam. As jy Robert Meiburg werklik respekteer en bewonder, moet jy hom help om beter te wees, nie om twyfelagtige praktyke goed te keer nie. Joachim het stadig geknik, wetende dat sy reg was, maar ook bewus van die kompleksiteite wat betrokke was. Ek sal na die gradeplegtigheid met hom praat, het hy uiteindelik besluit. Maar eers moet ek meer data versamel, absoluut seker wees van wat ek sê. In die daaropvolgende weke het Joachim nog dieper in sy ondersoek geduik. Deur sy toegang as senior intern by Techsa te gebruik, het hy elke twyfelagtige praktyk, elke problematiese kontrak, elke korporatiewe besluit wat wins bo beginsels prioritiseer, noukeurig gekatalogiseer. Terselfdertyd het hy sy gereelde besoeke aan Robert Meiburg voortgesit, af en toe by die sakeman se huis in Sandton geëet of hom vergesel na sosiale geleenthede. Die miljarder wat nooit getroud was nie en geen kinders gehad het nie, het Joachim al hoe meer as 'n seun of natuurlike opvolger behandel. Hy het hom gereeld aan ander sakemanne voorgestel as die toekoms van Techsa tot die jong man se verleentheid. Hierdie spesiale behandeling het die situasie vir Joachim nog moeiliker gemaak.
Hoe kon hy iemand konfronteer wat hom 'n tweede kans in die lewe gegee het? Hoe kon hy besigheidspraktyke bevraagteken van iemand wat hom as familie behandel het? Op 'n besonder koue Julie aand het Joachim by die woonstel aangekom wat hy met mevrou Olena en Poppy, nou 'n bejaarde hondjie en selfs meer beskermend, gedeel het om die dame op die balkon te vind, toegedraai in verskeie kleurvolle sjaals, nadenkend na die stad te kyk. "U moet binne wees, mevrou Olena. Dit is koud," het hy opgemerk en haar liefdevol op die voorkop gesoen. "Koue lug is goed vir die gedagtes," het sy geantwoord, haar aksent steeds teenwoordig selfs na soveel jare in Suid-Afrika. "En jy, my kind, lyk asof jy die afgelope tyd baie gedagtes moet organiseer." Joachim het geglimlag. Selfs op 81-jarige ouderdom het niks mevrou Olena se skerp waarneming ontgaan nie. "Ek het 'n dilemma," het hy toegegee en op die stoel langs haar gaan sit. "Dit gaan oor Robert en sy maatskappy, nie waar nie?" Die direkte vraag het hom nie verras nie. "Hoe weet jy altyd? Ek sien dit al weke lank in jou oë." Dieselfde uitdrukking wat jy gehad het toe jy daardie katjie wat deur 'n motor getref is in die park gevind het. "Wil help, maar weet dat dit pynlik sou wees." Joachim het gesluk en die voorval van jare gelede onthou. "Dit is ingewikkelder as dit. Vertel my," het sy aangemoedig en 'n verrimpelde hand op syne geplaas. Gedurende die volgende uur het Joachim sy bevindinge oor Texas se twyfelagtige praktyke breedvoerig verduidelik. Hy het gepraat oor fabrieke in Indonesië waar werkers elektroniese komponente in ongesonde toestande saamgestel het. Oor riviergemeenskappe in die noorde van Suid-Afrika wie se water deur 'n datasentrum van die maatskappy besoedel is. Oor hoe klein plaaslike verskaffers onder druk geplaas is om minimale winsmarges te aanvaar, wat hulle gedwing het om koste met hul eie werknemers te besnoei. Mevrou Olena het alles in stilte geluister, haar tydgetuisterde gesig het net gefokuste aandag getoon. Toe Joachim klaar was, het sy 'n paar minute stil gebly, asof sy elke inligting verteer het. "Wat moet ek doen?" het hy uiteindelik gevra. "Ek skuld my lewe aan Robert. Sou dit nie 'n verraad wees om hom hieroor te konfronteer nie?" Die bejaarde vrou het haarself in die stoel reggeskuif, haar blik het teruggekeer na die verligte stad onder. "Toe jy klein was en op straat gewoon het, onthou jy wat ek altyd gesê het oor luister?" "Dat luister is om met die ore te sien," het hy outomaties geantwoord. "Ja. En wat nog?" Joachim het 'n oomblik gedink. "Dat wie werklik luister, verantwoordelikheid dra vir wat hy hoor." "Presies." Mevrou Olena het sy hand liggies gedruk. "Jy het geluister. Jy het gesien. Nou dra jy verantwoordelikheid vir hierdie kennis." "Maar Robert sal verraai voel." "Miskien aanvanklik." Sy het gesig, haar blik ver weg asof sy ou herinneringe herroep. "Toe ek uit Oekraïne gevlug het ek my jonger broer agtergelaat. Hy wou nie kom nie, het gesê ek oordryf die gevare. Ons het die aand voor my vertrek verskriklik beklei." Joachim het aandagtig geluister. Mevrou Olena het selde oor haar verlede in Oekraïne gepraat. Maande later het hy vir my 'n enkele boodskap gestuur. "Jy was reg, dankie dat jy my probeer red het, selfs toe ek nie gered wou word nie." Sy het 'n pouse geneem, haar oë het getraan. "Dit was die laaste keer dat ek van hom gehoor het." Die gewig van daardie woorde het tussen hulle in die koue lig van die nag gehang. Soms, het sy uiteindelik voortgegaan, is ware liefde nie om te sê wat die persoon wil hoor nie, maar wat sy moet hoor. Selfs wanneer dit seer maak. Selfs wanneer dit die verhouding kan kos. "Dink jy Robert sal dit verstaan?" "Uiteindelik, ja. As hy die man is wat ek glo hy is." Mevrou Olena het effens geglimlag. Onthou dat hy die nederigheid gehad het om daardie aand na 'n deurnat straatseun te luister, toe al die ander gelag het. Daar is goedheid en wysheid in hom, selfs al raak dit soms verlore in die sakewêreld. Joachim het geknik en homself te gelykertyd ligter en meer vasberade gevoel. "Ek sal na die gradeplegtigheid met hom praat dan. Ek sal my bevindinge en bekommernisse aanbied, respekvol, maar sonder om die waarheid te verdun. En as hy u bekommernisse verwerp?" Die vraag het in die naglig gehang soos 'n swaar wolk. Joachim het diep asemhaal voordat hy geantwoord het. "Dan sal ek moeilike besluite moet neem. Maar ek sal ten minste weet dat ek gedoen het wat reg was." Mevrou Olena het geglimlag, 'n glimlag vol trots en ook 'n tikkie hartseer. "Jy het gegroei, my klein Suid-Afrikaner. Jy het soveel gegroei.
Die volgende oggend is Joachim wakker gemaak deur die aanhoudende geluid van sy selfoon. Nog slaperig het hy na die nagtafeltjie getas totdat hy die toestel gevind het. Dit was Karlien. "Goeiemôre, luiperd," het haar geanimeerde stem aan die ander kant van die lyn geklink. Raai wie het pas 'n uitnodiging ontvang om internskap te doen by die korporatiewe etiek afdeling van die ISE? Jy. Joachim het regop in die bed gesit, skielik wakker. Die ISE, die Johannesburgse effektebeurs, was 'n gesogte plek vir enige student in administrasie. Ja. En raai wie het my aanbeveel? Ek het geen idee nie. Jou vriend professor Taron. Blykbaar was hy beïndruk met my navorsing oor korporatiewe bestuur en volhoubare praktyke. Dit is ongelooflik, Karlien. Baie geluk. Joachim was opreg bly vir sy vriendin. Maar dit is nie net dit nie, het sy voortgegaan, haar stem het 'n ernstiger toon aangeneem. Deel van my werk sal wees om besigheidspraktyke van maatskappye wat op die beurs genoteer is, te analiseer. Insluitend Tetsa. Joachim het 'n oomblik stil gebly en die implikasies verstaan. Ek vertel jou dit omdat wel, ek weet jy ondersoek soortgelyke dinge intern, het Karlien verduidelik. Ek het gedink jy moet weet dat eksterne oë ook oplettend is. En dat, as jy ondersteuning nodig het wanneer jy besluit om met Robert Meiburg te praat, ek kan help met onafhanklike data. Dankie, Karlien. Dit beteken baie. Nadat hy opgehang het, het Joachim op die rand van die bed gesit en Poppy, wat op sy skoot gespring het, afwesig gestreel. Die ratte het begin beweeg. Die oomblik om Robert Meiburg te konfronteer oor Tetsa se twyfelagtige praktyke het vinniger nader gekom as wat hy beplan het. En daarmee saam die risiko om nie net 'n mentor te verloor nie, maar die man wat die vaderfiguur geword het wat hy nooit gehad het nie. Joachim se gradeplegtigheid by die U het op 'n sonnige Desembermiddag plaasgevind. Die groot saal van die universiteit was vol trotse familielede, plegtige professore en jong mense wat gretig was vir die volgende hoofstuk van hul lewens. In die eerste ry het mevrou Olena stralend in haar rolstoel geglimlag, 'n onlangse toegewing aan haar verminderde mobiliteit, maar wat sy met dieselfde waardigheid aanvaar het as waarmee sy al die uitdagings in haar lewe die hoof gebied het. Langs haar, verrassend genoeg, was Robert Meiburg. Die miljardêr het selde by openbare geleenthede verskyn wat nie met sake verband gehou het nie, maar het daarop aangedring om teenwoordig te wees by Joachim se gradeplegtigheid. In 'n onberispelike en diskrete pak het hy nuuskierige blikke en 'n paar flitsse van fotograwe gelok, maar het sy aandag stewig gerig op die verhoog waar die gegradueerdes gewag het. Toe die naam Joachim Silva Petrenko aangekondig is, het 3 mense in die gehoor op verskillende maniere gereageer. Mevrou Olena het haar hande na haar gesig gebring, trane van vreugde het vrylik gestroom, Karlien, 'n paar rye agter, het hard gevleit en die afkerende blikke geïgnoreer, en Robert Meiburg het met 'n ingehoue, maar opregte trots applous gegee, 'n ligte glimlag het sy gewoonlik ernstige gelaatstrekke versag. Joachim het oor die verhoog gestap, sy diploma ontvang en, toe hy hom na die gehoor draai, 'n spesiale buiging in die rigting van mevrou Olena gemaak. Die gebaar, so vol liefde en dankbaarheid, het selfs die strengste professore teenwoordig ontroer. Die daaropvolgende viering is gehou in 'n elegante restaurant wat deur Robert Meiburg bespreek is. 'n Privaat omgewing is spesiaal vir die geleentheid voorberei, met blomme, 'n klein kamerorkes en 'n gesofistikeerde spyskaart. Karlien en 'n paar ander naby kollegas van Joachim is genooi, saam met uitgesoekte professore, insluitend die veelluisende Taron. "Laat ons 'n heildronk drink op ons gegradueerde," het Robert gesê en sy champagneglas gelig toe almal bedien is. "Joachim, sedert daardie stormagtige aand 8 jaar gelede, het jy my nooit opgehou verras nie. Jou intelligensie, jou integriteit, jou vermoë om verby die ooglopende te sien, is seldsame eienskappe in enige persoon, nog minder in iemand so jonk." Ontroerde blikke het die toespraak gevolg. Die verhaal van hoe Joachim Tetsa gered het, was aan al die teenwoordiges bekend. "Ek is nie net trots op jou akademiese prestasies nie," het Robert voortgegaan, "maar op die man wat jy geword het. Tetsa en ek is gelukkig om jou in ons span te hê, en ek hoop dat dit net die begin is van 'n lang en voorspoedige vennootskap. Glase is gelig, toaste is gemaak." Joachim het emosioneel dankie gesê en sy prestasies veral aan mevrou Olena opgedra, wat my geleer het om die wêreld deur my ore te sien, en aan Robert, wat my die geleentheid gegee het om gesien te word. Die middag het in 'n feesstemming verloop, met sagte musiek, geanimeerde gesprekke en heerlike kos.
Vir enige buitestander sou dit die perfekte prentjie van 'n suksesvolle viering wees. Maar vir 3 mense in daardie kamer het 'n onderliggende spanning die atmosfeer deurdring. Karlien het bekommerde blikke na Joachim gegooi elke keer as Robert Meiburg toekomstige planne vir Tatsa genoem het. Professor Terron, na 'n paar glase wyn, het die miljarder betrek in 'n bespreking oor korporatiewe verantwoordelikheid wat aan konfrontasie gegrens het voordat dit vaardig deur een van die ander gaste afgeweer is. En Joachim, ondanks sy glimlag en oënskynlike ontspanning, het die gewig gevoel van die dossier wat hy die afgelope maande saamgestel het, 'n gedetailleerde dokument oor Tatsa se eties twyfelagtige praktyke, nou gestoor in 'n leer op sy persoonlike rekenaar, wat gewag het vir die regte oomblik om onthul te word. Hierdie oomblik het 'n week later aangebreek, toe Robert Joachim vir 'n ete in sy huis genooi het. Net ons twee, het die sakeman oor die telefoon gesê. Ek wil jou toekoms in die maatskappy bespreek. Die Meiburg huis, geleë in 'n ultra-eksklusiewe Sandton landgoed, was 'n indrukwekkende struktuur van glas, beton en hout, ontwerp deur 'n bekende Japannese argitek. Minimalisties en gesofistikeerd, het dit die persoonlikheid van sy eienaar perfek weerspieël, doeltreffend, modern, indrukwekkend, maar sonder onnodige pronk. Joachim is deur Robert self ontvang, wat die personeel vir die aand afgedank het, en net die chef aangehou het wat die aandete sou voorberei. Informeel geklee in donker broeke en 'n linnehemp, het die sakeman meer ontspanne gelyk as in sy openbare verskynings. Welkom, het hy gesê en die jong man na die stoep gelei met uitsig oor die verligte tuine en die stad in die agtergrond. Ek het gedink ons verdien 'n rustiger omgewing vir ons gesprek. Die tafel was elegant gedek vir 2 met kristalglase en silwer bestek wat onder die sagte beligting glinster. 'n Bottel rooiwyn was reeds oop besig om asem te haal. Alles is pragtig, het Joachim opgemerk en probeer om sy senuweeagtigheid te beheer. In sy rugsak het 'n tablet die aanbieding bevat wat hy voorberei het, al die bewyse, analises en aanbevelings oor Tatsa se twyfelagtige praktyke. Hulle het gaan sit en Robert het die wyn persoonlik bedien. Barolo 2010, het hy verduidelik. Een van my gunstelinge vir spesiale geleenthede. Die chef het kortliks verskyn, die voorgereg bedien geroosterde Sint-Jakobskulpe met blomkoolpuree en truffelolie, voordat hy weer na die kombuis verdwyn het. Wel, het Robert na die eerste sluk wyn begin, jy wonder seker hoekom hierdie aandete. Joachim het geknik en gehoop dat sy senuweeagtigheid nie duidelik was nie. Ek het 'n voorstel vir jou. Een waaroor ek al 'n geruime tyd gedink het. Die miljardair het die glas op die tafel geplaas, sy oë gefokus op Joachim. Ek wil 'n nuwe afdeling by Tatsa skep. Iets wat fokus op sosiale innovasie en volhoubare ontwikkeling. En ek wil hê jy moet dit lei. Die verrassing het Joachim amper aan die wyn laat versmoor. Van al die moontlikhede wat hy vir daardie aand voorgestel het, was dit nie een daarvan nie. Nuwe afdeling. Maar ek het pas gegradueer. Ek het nie genoeg ondervinding om so iets te lei nie. Robert het geglimlag. Ek stem nie saam nie. Jy het presies wat ons nodig het, 'n unieke perspektief, soliede akademiese agtergrond en, die belangrikste, 'n etiese visie wat die meeste veteranbestuurders nie besit nie. Boonop sal jy deur 'n ervare span ondersteun word. Joachim het sy eetgerei neergesit en probeer om sy gedagtes te orden. Hierdie afdeling, het Robert voortgegaan, sou aansienlike autonomie binne die korporatiewe struktuur hê. Eie begroting, vryheid om projekte te ontwikkel wat dalk nie die tradisionele logika van opbrengs op belegging volg nie. Ons kan met kwesbare gemeenskappe werk, spesifieke tegnologieë vir sosiale probleme ontwikkel. Die voorstel was aanloklik, presies die soort werk wat Joachim gedroom het om te doen. En tog, Robert, het hy versigtig begin, hoekom nou? Wat het hierdie idee gemotiveer? Die sakeman het nog 'n sluk wyn geneem voordat hy geantwoord het. Ek sal eerlik met jou wees, Joachim. Ek word oud. Ek het 'n ryk gebou, maar ek begin wonder wat my nalatenskap sal wees buiten die syfers op die finansiële state. Tatsa het die wêreld tegnologies verander, maar ek wil hê dit moet die wêreld ook sosiaal verander. En jy is die regte persoon om hierdie pad te lei. Daar was opregtheid in Robert se woorde, Joachim kon dit voel. En tog, iets het nie heeltemal gepas nie. Dit was 'n ruimhartige voorstel, selfs buitengewoon, maar dit het ook gerieflik gelyk. Ek is gevlei, regtig, het Joachim uiteindelik geantwoord. En geïnteresseerd. Maar voordat ek aanvaar of selfs besonderhede bespreek, is daar iets wat ek vir jou moet wys.
Robert het sy wenkbraue gelig, nuuskierig. Wat sou dit wees? Met 'n versnelde hartklop het Joachim die tablet uit sy rugsak gehaal en dit aangeskakel. Tydens my internskap by die maatskappy, veral in die afgelope maande, het ek inligting saamgestel oor praktyke van Techsa wat my bekommer. Robert se gesig het byna onmerkbaar verhard, maar hy het sy stem kalm gehou. Watter soort praktyke? Werksomstandighede in die uitkontrakteerde fabrieke in Asië. Onversagte omgewingsimpakte. Verhouding met klein verskaffers. Aggressiewe fiskale strategieë. Joachim het sy vinger oor die skerm geskuif en sy aanbieding oopgemaak. Ek wil dit graag vir jou wys, as jy my toelaat. 'n Gespanne stilte het ingetree. Vir verskeie sekondes het Robert Joachim net dopgehou, sy gesig 'n ondeurdringbare masker. Toe, stadig, het hy instemmend geknik. Wys my. Gedurende die volgende uur, tussen hooftoegeregte en nageregte wat feitelik onaangeraak gebly het Joachim metodologies sy bevindings aangebied. Hy het foto's gewys van fabrieke in Indonesië en Vietnam waar Techsa-komponente in ongesonde toestande geproduseer is. Hy het data aangebied oor omgewingsbesoedeling naby die maatskappy se datasentrums. Hy het gedetailleerd verduidelik hoe klein Suid-Afrikaanse verskaffers onder druk geplaas is om minimale marges te aanvaar, wat hulle gedwing het om koste met hul eie werknemers te besnoei. Hy het ook verduidelik hoe die maatskappy 'n komplekse netwerk van filiale in belastingparadys gebruik het om sy belasting drasties te verminder in wettige tegniek, maar eties twyfelagtig as die impak op die inkomste van lande wat reeds in ontwikkeling is, in ag geneem word. Gedurende die hele aanbieding het Robert stil gebly, aandagtig geluister en af en toe verduidelikings oor spesifieke punte gevra. Sy uitdrukking, aanvanklik geslote, het geleidelik verander in iets moeiliker om te lees, mengsel van verrassing, ongemak en, miskien, teensinnige respek. Toe Joachim uiteindelik klaar was, het 'n swaar stilte oor die stoep geval. Die jong man het gespanne gewag vir die reaksie. Dit is 'n indrukwekkende navorsing, het Robert uiteindelik gesê, sy stem neutraal. Ek moet vra, het jy hierdie inligting met iemand anders gedeel? Nee, het Joachim eerlik geantwoord. Jy is die eerste wat dit sien. Ek glo dat, as hub en stigter, jy die eerste moet wees wat weet. Robert het stadig geknik en nog wyn ingeskink. En wat verwag jy dat ek met hierdie inligting moet doen? Dat jy dit ernstig opneem. Dat jy oorweeg om werklike veranderinge te implementeer, nie net oppervlakkige of vir bemarkingsdoeleindes nie. Joachim het vorentoe geleun, geanimeer deur die kans om uiteindelik sy bekommernisse uit te spreek. Robert, Techsa kan 'n voorbeeld vir die hele bedryf wees. Dit kan wys dat dit moontlik is om winsgewend en eties te gelykertyd te wees, dat volhoubare ontwikkeling nie net 'n slagspreuk is nie, maar 'n uitvoerbare praktyk. Jy verstaan blykbaar nie hoe die korporatiewe wêreld werk nie, het Robert geantwoord, sy toon nou kouer. Alles wat jy gewys het, absoluut alles, is binne die bedryfstandaarde. Meer nog, dit is binne die wet. Wettigheid is nie dieselfde as etiek nie, het Joachim teruggeskiet en sy stem kalm maar ferm gehou. En almal doen dit so, was nooit 'n geldige morele regverdiging nie. Die sakeman het diep gesug en die glas met genoeg krag op die tafel geplaas sodat die geluid in die stilte van die nag weergalm het. Het jy 'n idee wat sou gebeur as ons al hierdie veranderinge wat jy voorstel, sou implementeer? Ons koste sou aansienlik styg. Ons mededingers, wat sou voortgaan met dieselfde praktyke, sou 'n mededingende voordeel behaal. Aandeelhouers sou hul belange verkoop, wat die markwaarde van die maatskappy sou verlaag. Ons sou dalk werknemers moet afdank, eenhede sluit. Of ons kan 'n transformasie in die mark lei, het Joachim teengestaan. Etiese beleggers lok verbruikers lojaliteit bou wat al hoe meer bekommerd is oor volhoubare praktyke. Die handelsmerk se reputasie verbeter. Regulatoriese veranderinge inspireer wat die speelveld vir almal gelyk sou maak. Robert het die jongman lank bestudeer en enigmatiese uitdrukking op sy gesig. Dit is hoekom ek die nuwe afdeling aangebied het. Sodat jy hierdie idees op 'n beheerde manier kan implementeer, sonder om die kernbesigheid van die maatskappy in gevaar te stel. En toe het Joachim verstaan. Die aanbod was nie toevallig nie, dit was 'n poging tot koptering. Robert het op een of ander manier sy ondersoek opgemerk, of ten minste daarvan verdink, en het 'n pad aangebied wat tegelykertyd Joachim se talent sou benut en enige potensiële bedreiging sou neutraliseer. Die nuwe afdeling sou net 'n fasade wees, nie waar nie, het Joachim saggies gevra.
Departement vir Skoukas-projekte, terwyl die res van die maatskappy presies op dieselfde manier sou voortgaan. Robert het nie onmiddellik geantwoord nie. Hy het opgestaan en na die balustrade van die stoep gestap met sy rug na Joachim. Jy herinner my baie aan myself toe ek jonk was, het hy uiteindelik gesê. Vol ideale, oortuig dat die wêreld beter sou wees as almal bloot duidelike etiese beginsels sou volg. Hy het omgedraai, sy gesig gedeeltelik in die skaduwee van die indirekte beligting. Maar die werklike wêreld is ingewikkelder. Vol kompromieë, toegewings, moeilike keuses. Dit regverdig nie praktyke wat kwesbare mense benadeel nie, het Joachim ook opgestaan, aangedring. Of wat die omgewing degradeer. Of wat hele gemeenskappe uitbuit. Benadeel. Uitbuit. Robert se stem het effens verhef. Ons het duisende werksgeleenthede geskep. Ons het tegnologieë ontwikkel wat lewens red. Ons betaal miljarde in belasting, selfs met ons fiskale optimaliseringsstrategieë. TETSA het die afgelope 20 jaar meer vir Suid-Afrika gedoen as die meeste openbare instellings. En dit kon nog meer gedoen het as dit met ware maatskaplike verantwoordelikheid geopereer het Joachim geantwoord en kalm gebly ondanks die toenemende spanning. Robert het terug na die tafel gegaan, op die regleuning van die stoel geleun, sy vingers het die metaal met sigbare krag gedruk. Weet jy wat my die meeste irriteer in dit alles, Joachim? Die ondankbaarheid. Sy stem het nou effens gebewe. Ek het jou van die strate gehaal. Ek het jou en daardie Oekraïense dame 'n lewe gegee waarvan jy nooit sou droom nie. Ek het jou opvoeding by die beste universiteit in die land betaal. Ek het alle moontlike deure oopgemaak. En hoe betaal jy terug? Deur my maatskappy agter my rug te ondersoek, dossier van aanklagte saam te stel, asof ek een of ander soort misdadiger is. Ek het nooit gesê jy was 'n misdadiger nie, het Joachim geantwoord, en die gewig van daardie woorde as 'n fisiese slag gevoel. En ek wou nooit ondankbaar wees nie. Inteendeel, dit is omdat ek omgee vir jou en vir jou maatskappy dat ek dit doen. Robert het 'n droë lag gegee, sonder humor. Omgee. Deur bewyse te versamel wat alles wat ek gebou het, kan vernietig. Bewyse wat ek eers aan jou gewys het, en niemand anders nie. Joachim het 'n tree vorentoe gegee, sy stem het in intensiteit toegeneem. As ek jou wou benadeel, sou ek dit alles na die pers gestuur het, of na regulerende liggame. Maar ek het direk na jou gekom omdat ek glo jy is 'n goeie mens, wat miskien nie ten volle bewus was van die impak van sommige korporatiewe besluite nie. Die sakeman het Joachim lank bestudeer, asof hy 'n komplekse kode probeer ontsyfer het. En as ek besluit om niks te doen nie? As ek kies om dinge presies so te hou soos dit is? Dit was die vraag wat Joachim gevrees het, die oomblik van waarheid wat sy gedagtes die afgelope weke gekwel het. Dan sal ek moeilike besluite moet neem, het hy uiteindelik geantwoord, sy mond droog. Maar ongeag wat tussen ons gebeur, Robert, ek sal altyd dankbaar wees vir alles wat jy vir my gedoen het. Dit sal nooit verander nie. Die miljardêr het stadig geknik, 'n droewige glimlag het op sy lippe gespeel. Onthou jy daardie aand, Joachim? Toe jy deernat voor TETSA verskyn het en geskree het oor 'n stryk. Niemand het jou geglo nie. Almal het gelag. Ek onthou. Weet jy hoekom ek besluit het om na jou te luister, selfs teen alle gesonde verstand in? Dit was nie net weens die opregte desperaatheid in jou oë nie, hoewel dit gehelp het. Dit was omdat jy vir 'n kort oomblik my aan myself herinner het toe ek begin het, 'n seun wat niemand ernstig opgeneem het nie, wat moes skree om gehoor te word. Robert het na sy tafel gestap, 'n vingerwyskei ingeskink en dit in een sluk gedrink. Die verskil is dat jy werklik iets belangriks gehad het om te sê. Hy het hom na Joachim gedraai, sy gesig het nou meer moegheid as woede getoon. En miskien het jy nou ook iets belangriks te sê. 'n Flits van hoop het in Joachim ontvlam. Maar dit beteken nie dat ek saamstem met jou metodes, of met jou gevolgtrekkings nie, het Robert voortgegaan. Ek het tyd nodig om oor dit alles te dink. Om ander mense te raadpleeg. Om die implikasies te oorweeg. Ek verstaan, het Joachim geantwoord. Ek het nie 'n onmiddellike besluit verwag nie. Robert het geknik en toe na die deur gestap wat na die binnekant van die huis gelei het, 'n duidelike teken dat die aandete verby was. Jy het my vanaand diep teleurgestel, Joachim. Nie oor die inhoud van jou bekommernisse nie, maar oor die manier waarop jy dit alles hanteer het. Vertroue is iets wat moeilik is om te herbou. Joachim het 'n knop in sy keel gevoel,
maar het sy kalmte behou. Ek hoop dat jy eendag sal verstaan dat ek dit juis gedoen het, omdat ek jou vertrou, Robert. Omdat ek glo dat jy in staat is om die regte ding te doen. Die sakeman het nie geantwoord nie. Met 'n laaste ondeurgrondelike blik het hy Joachim na die deur gelei en met 'n formele handdruk afskeid geneem wat pynlik gekontrasteer het met die hartlike omhelsing wat hulle normaalweg uitgeruil het. Die terugreis huis toe was 'n vaagheid vir Joachim. Die toepassingbestuurder het probeer om 'n toevallige gesprek aan te knoop, maar het gou die gemoedstoestand van sy passasier opgemerk en sy stilte gerespekteer. Deur die motorvenster het die ligte van Johannesburg soos verre sterre verbygegaan, helder maar ontoeganklik. Toe hy by die woonstel aankom, het hy mevrou Olena nog wakker gevind, besig om te brei in die sitkamer met Poppy aan haar voete aan die slaap. Die televisie was aan op 'n dokumentêre kanaal met die volume baie laag. So laat en nog wakker, het Joachim gevra en probeer om normaal te klink, maar die ou dame het dadelik besef dat iets verkeerd was. Wat het gebeur, het sy direk gevra en die breiwerk eenkant gesit. Ons het gepraat, het Joachim geantwoord en homself swaar op die bank laat val. Ek het alles vir hom gewys. Die bewyse, die analises, die aanbevelings. En die vraag het in die lug gehang soos 'n digte wolk. Hy het nie goed gereageer nie. Ten minste nie aanvanklik nie. Joachim het sy gesig met sy hande gevryf, skielik uitgeput. Het gepraat oor ondankbaarheid, oor ek wat nie verstaan hoe die sakewêreld werk nie. Het gesê ek het hom teleurgestel. Mevrou Olena het stadig geknik, haar blou oë het nooit Joachim se gesig verlaat nie. En hoe voel jy? Verskriklik, het hy toegegee. Asof ek die enigste persoon verraai het wat werklik in my geglo het buiten u, asof ek jare van vertroue en vriendskap weggegooi het. Hy het 'n pouse geneem. Maar terselfdertyd weet jy dat jy die regte ding gedoen het mevrou Olena saggies voltooi. Ja. En uiteindelik, dink ek miskien weet hy dit ook. Voordat ek uitgegaan het hy gesê hy het tyd nodig om oor alles te dink. Dat ek miskien iets belangriks te sê gehad het. Die bejaarde vrou het effens geglimlag. Dan is daar hoop. Miskien. Mevrou Olena het haar verrimpelde hand uitgesteek en Joachim se gesig teer aangeraak. Onthou, my kind. Die waarheid is nooit 'n verraad nie. Dit kan seermaak, dit kan duur kos, maar dit is nooit 'n verraad nie. Die daaropvolgende dae was gespanne. Joachim het geen kontak van Robert Meiburg ontvang nie. Sy TATSA-kenteken het nog gewerk, hy het diskreet by die hoofkantoor se ingang nagegaan, maar hy het besluit om nie by die werk te verskyn totdat die situasie opgeklaar het nie. Caroline het daagliks gebel, bekommerd oor haar vriend. Is jy seker jy wil nie hê ek moet dese mense betrek nie? Ons kan meer gewig aan jou bevindings gee. Nog nie, het Joachim geantwoord. Ek het hom tyd beloof om alles te oorweeg. Ek moet dit eer. 'N week na die konfrontasie, terwyl Joachim na graadse kursusse nagegaan het, hy moes 'n plan hê ingeval sy loopbaan by TATSA onherstelbaar gekompromiteer was, het sy selfoon gelei. Dit was Paulus Andrade, TATSA se bedryfsdirekteur en Robert se regterhand. Joachim. Robert wil jou môre om 10:00 by die kantoor sien. Kan jy jou teenwoordigheid bevestig? Die toon was neutraal, onmoontlik om enige leidraad oor wat hom gewag het te onderskei. Ek sal daar wees, het Joachim geantwoord, sy hart het versnel. Daardie nag kon hy skaars slaap. Sy gedagtes het gewissel tussen optimistiese scenario's, Robert wat sy bekommernisse aanvaar het, om verbind tot werklike veranderinge en pessimistiese scenario's, openlik afgedank word, moontlik vervolg word vir een of ander skending van vertroulikheid wat hy nie eens besef het hy gepleeg het nie. Toe die horlosie uiteindelik 7:00 geslaan het Joachim opgestaan, lang stort geneem en sy beste pak aangetrek, dieselfde een wat hy by die gradeplegtigheid gedra het. Mevrou Olena was reeds in die kombuis besig om 'n volledige ontbyt voor te berei. Jy moet eet, het sy aangedring toe hy probeer weier en beweer dat hy nie aptyt het nie. Belangrike besluite word nie op 'n leë maag geneem nie. Om 9:45 het Joachim die indrukwekkende TATSA-gebou in Sandton 3 verbinne gegaan. Hy het die ontvangsdame gegroet, wat normaal geglimlag het, blykbaar nie bewus van enige spesiale situasie nie. In die huisbak het hy 'n paar kollegas ontmoet wat hom hartlik gegroet het en gevra het oor sy vakansie na die gradeplegtigheid. Vergadering met die baas vandag, het een van hulle terloops opgemerk. Almal is nuuskierig oor die nuwe departement wat jy gaan lei.
Joachim het 'n glimlag geforseer, verras. Blykbaar was die aanbod van die nuwe afdeling reeds intern bekend, wat kon beteken dat Robert van plan was om dit te behou, ondanks die konfrontasie. Robert se sekretarisse, 'n doeltreffende vrou in haar 50er jare, het hom met die gewone formaliteit ontvang. Hy wag vir jou, Joachim. Jy kan ingaan. Robert Meiberg se kantoor het die boonste verdieping van die gebou beset, met 'n panoramiese uitsig oor Johannesburg. Elegant minimalisties versier, is die ruimte oorheers deur 'n Italiaanse ontwerptafel en 'n hele glasmuur. Die sakeman het by die venster gestaan en na die stad gekyk. Dankie dat jy gekom het, het hy gesê sonder om te draai, sy stem neutraal. Dankie dat u my ontvang, het Joachim geantwoord en naby die deur gebly. Robert het uiteindelik omgedraai, sy gesig sorgvuldig saamgestel. Ek het die week nagedink oor ons laaste gesprek. Ek het prokureurs, direkteure, spesialiste in korporatiewe etiek geraadpleeg. Joachim het geknik en gewag. Jou bekommernisse het meriete, het die sakeman voortgegaan en Joachim verras met die erkenning. Veral wat betref die werksomstandighede in die uitkontrakteerde fabrieke en die omgewingsimpak van sommige operasies. Die kontrakte met kleiner verskaffers moet ook hersien word. 'n Golf van verligting het deur Joachim gegaan. Dit is wonderlik, Robert. Regtig. Tog, het die sakeman se toon effens verhard, was jou aantuigings oor belastingontduiking oordrewe. Ons belastingpraktyke is kompleks, ja, maar heeltemal wettig en in lyn met globale bedryfstandaarde. Ek verstaan, het Joachim versigtig geantwoord. Ons mag verskil oor hierdie spesifieke punt, maar ek waardeer dit dat u alles ernstig opgeneem het. Robert het 'n stoel aangedui. Sit, asseblief. Joachim het gehoor gegee en opgemerk dat die aanvanklike spanning, hoewel effens, begin verdwyn het. Die aanbod van die nuwe afdeling vir sosiale innovasie en volhoubare ontwikkeling staan nog, het Robert verklaar. Met 'n addisionele voorwaarde, jy sal persoonlik toesig hou oor die implementering van verbeteringe in die problematiese areas wat jy geïdentifiseer het. Jy sal direk aan my en die direksie verslag doen met volle deursigtigheid. Dit was meer as wat Joachim gewaag het om te hoop, 'n werklike geleentheid om beduidende veranderinge aan te bring, nie net 'n figuurlike posisie nie. Dit sou ongelooflik wees, het hy geantwoord, amper sonder om dit te glo. Ek waardeer die vertroue, veral na alles. Moenie nog dankie sê nie, het Robert onderbreek, sy toon nou ernstiger. Daar is 'n nie onderhandelbare voorwaarde. Terwyl ons saam aan hierdie verbeteringe werk, moet jy jou verbind tot absolute vertroulikheid oor die bestaande probleme. Geen lekkasies na die pers, regulerende liggame of mededingers nie. Joachim het 'n gewig in sy maag gevoel. Ek moet in staat wees om vordering eerlik te dokumenteer. Om geloofwaardigheid te hê. En jy sal dit intern kan doen. Versla aan my en die direksie volledige dokumentasie vir ons rekords. Maar niks publiek totdat die verbeteringe geïmplementeer is en ons dit as 'n proaktiewe inisiatief van die maatskappy kan aanbied, nie as reaksie op klagtes nie. Dit was 'n dun lyn, hy is nie gevra om die waarheid vir ewig weg te steek nie, net om die bekendmaking daarvan te beheer. Tog het Joachim gehuiwer. En as die verbeteringe nie plaasvind nie? As ons weerstand ondervind? Robert het effens geglimlag. Jy het my persoonlike verbintenis dat dit sal gebeur. En om dit te demonstreer, is ek bereid om duidelike tydlyne en vorderingmaatstawe vas te stel. As ons dit nie nakom nie, is jy vry om volgens jou gewete op te tree. Dit het redelik geklink. Meer as redelik, eintlik. Ek het nog 'n voorwaarde, het Joachim gesê, skielik geïnspireer. Ek wil onafhanklike audits insluit. Nie vir openbare bekendmaking nie, maar om te verseker dat ons nie net voorgee dat ons vorder nie. Robert het vir 'n paar oomblikke oorweeg en toegeknik. Aanvaarbaar, solank ons beheer behou oor watter entiteite die audit sal uitvoer. Geen roes met spesifieke politieke agendas nie. Regverdig. Die sakeman het sy hand uitgesteek. So het ons 'n ooreenkoms. Joachim het na die uitgestrekte hand gekyk en alles in sy gedagtes geweeg. Dit was 'n werklike geleentheid om 'n verskil te maak, om van binne te werk om Tetsha te transformeer. Dit was nie perfek nie, kompromie is selde, maar dit het 'n uitvoerbare pad gelyk. Ons het 'n ooreenkoms, het hy geantwoord en Robert se hand geskud. Die sakeman het geglimlag en opreg verlig gelyk. Goed. Baie goed. Hy het terug na sy tafel gegaan en gaan sit.
Nou, daar is iets anders wat ons moet bespreek. Die kwessie van vertroue. Joachim het regop in die stoel gesit, weer gespanne. Wat tussen ons gebeur het, was ernstig, Joachim. Jy het 'n uitgebreide ondersoek na my maatskappy uitgevoer sonder my medewete of goedkeuring. Jy het potensieel skadelike inligting saamgestel. Jy het amper 'n lyn oorgesteek wat dit onmoontlik sou gemaak het om voort te gaan om saam te werk. Ek weet, het Joachim toegegee. En ek is jammer oor die manier waarop ek dit gedoen het, selfs al glo ek dat die inhoud nodig was. Vertroue eenmaal gebreek, neem tyd om te herbou, het Robert voortgegaan. Professioneel is ek bereid om voort te gaan. Persoonlik sal ons tyd nodig hê. Dit het meer seer gedoen as wat Joachim verwag het. Die byna vaderlike verhouding wat hulle oor die jare ontwikkel het, is beskadig, miskien onherstelbaar. Ek verstaan, het hy geantwoord en die knop in sy keel gesluk. Ek sal my bes doen om u vertroue te herwin, Robert. Nie net met woorde nie, maar met dade. Die sakeman het geknik, sy blik vir 'n oomblik ver weg, asof hy iets onthou het. Weet jy, toe jy daardie reënerige aand 8 jaar gelede verskyn het iets in my onmiddellik geweet dat jy my lewe sou verander. Ek het nie geweet hoe of hoeveel nie, maar ek het geweet. Hy het effens geglimlag. Dit lyk asof jy vasbeslote bly om dit te doen, op maniere wat ek nie altyd verwag nie. Joachim het ook geglimlag en 'n klein hoop gevoel dat hulle uiteindelik kon herbou wat beskadig is. Die vergadering het nog 'n uur aangehou, nou in meer praktiese terme. Robert het die voorgestelde struktuur vir die nuwe afdeling, die aanvanklike begroting, die eerste prioriteite verduidelik. Joachim het aandagtig geluister, gedetailleerde aantekeninge gemaak en af en toe voorstelle aangebied wat goed ontvang is. Toe hulle uiteindelik afskeid geneem het, was die handdruk nog formeler as die omhelsing waaraan hulle gewoond was, maar daar was 'n ligtheid in die lig wat nie aan die begin van die vergadering bestaan het nie. Toe hy die gebou verlaat het Joachim onmiddellik vir Karlien gebel. En toe, is jy afgedank? Vervolg. Is jy op vlug na die buiteland, het sy geskerts en probeer om die werklike bekommernis in haar stem weg te steek. Niks daarvan nie. Eintlik nie. Joachim het 'n pouse geneem en die gebeure nog verwerk. Hy het baie van my bekommernisse aanvaar. Gaan werklike veranderinge implementeer. En het my aangebied om 'n nuwe afdeling te lei wat fokus op volhoubaarheid en sosiale innovasie met beduidende autonomie. Sjoe. Karlien se verrassing was duidelik. Dit is onverwags. En jy het aanvaar. Ja. Met 'n paar eie voorwaardes, insluitend onafhanklike audits om die werklike vordering te verifieer. Indrukwekkend, Joachim. Regtig indrukwekkend. Haar stem het versag. Ek is trots op jou, weet jy. Om iemand soos Robert Meiberge te konfronteer het baie moed geverg. Dankie, Karlien. Dit beteken baie. Joachim het 'n pouse geneem. Maar alles is nie opgelos nie. Professioneel lyk dit asof ons op 'n goeie pad is. Persoonlik die vertroue is geskit. Hy het dit duidelik gemaak. Dit was te verwagte, het sy met vriendelikheid geantwoord. Gee tyd. As hy jou werklik waardeer soos dit lyk, sal julle uiteindelik dit ook oorkom. Joachim het gehoop sy was reg in die daaropvolgende weke het die nuwe afdeling, amptelik genaamd Texa Impact, 'n begin vorm aanneem. Die hele verdieping van die hoofkantoor is toegewys aan die span, wat Joachim persoonlik kon kies. Tot baie se verbasing het hy professionele persone uit verskillende velde behalwe tegnologie gekies, sosioloë, omgewingskundiges, menseregte spesialiste, ekonome wat op volhoubare ontwikkeling gefokus het. Die eerste projek was 'n volledige audit van die uitkontrakteerde fabrieke in Asië. Joachim het persoonlik na Indonesië, Vietnam en Maleisië gereis, fasiliteite besoek, met werkers gesels, en die toestande wat hy gevind het, noukeurig gedokumenteer. Die daaropvolgende verslag, wat aan Robert en die direksie voorgelê is, het nie kritiek gespaar waar nodig nie, maar het ook spesifieke en uitvoerbare aanbevelings vir verbeteringe ingesluit. Tot sy verbasing is die verslag sonder beduidende weerstand ontvang. Robert het opregte toewyding aan die veranderinge getoon en aansienlike hulpbronne toegewys om die dringendste aanbevelings te implementeer. Nuwe kontrakte is met die uitkontrakteerde vennote onderhandel, insluitend spesifieke klousules oor werksomstandighede, veiligheid en werknemersregte. Professioneel het Joachim gefloreer.
Tetsha Impak het vinnig respek binne die organisasie verkry, met ander departemente wat sy konsultasie oor etiese en volhoubaarheidskwessies gesoek het. Die aanvanklike weerstand van sommige meer tradisionele bestuurders het afgeneem na mate positiewe resultate begin verskyn het. Persoonlik het die situasie egter delikaat gebly. Die gereelde etes by Robert se huis het opgehou. Die gesprekke was hartlik, maar oorwegend professioneel. Die intimiteit en omgee wat hulle oor die jare ontwikkel het plek gemaak vir 'n meer formele, meer afgeleë verhouding. Mevrou Olena, soos altyd 'n skerpsinnige waarnemer, het die verandering opgemerk. Hy sal dit oorkom, het sy met oortuiging gesê wanneer sy Joachim besonder neerslagtig opgemerk het. Trotse mense het meer tyd nodig om toe te gee dat hulle verkeerd was. En Robert Meiberge is 'n baie trotse man. Ek is nie seker of hy verkeerd was nie, het Joachim toegegee. Miskien moes ek alles anders hanteer het. Ek moes met hom gepraat het voordat ek die ondersoek begin het. Miskien het die bejaarde vrou toegegee. Maar die belangrikste is dat julle nou saamwerk om die regte ding te doen. Die res sal met tyd kom. 18 maande het verloop sedert die stigting van Tetsha Impak. Die afdeling wat deur Joachim gelei is, het gegroei van 'n klein eksperimentele span na 'n gerespekteerde departement met meer as 50 toegewyde professionele persone. Die resultate was tasbaar, werksomstandighede in die uitkontrakteerde fabrieke het aansienlik verbeter, kontrakte met plaaslike verskaffers is op billiker basisse heronderhandel, en omgewingsinisiatiewe het die maatskappy se koolstofvoetspoor met 22% verminder. Nog meer indrukwekkend, Tetsha het internasionaal erkenning begin kry as 'n leier in korporatiewe verantwoordelikheid in die tegnologiese sektor. 'n Verslag in die gesogte Forbes tydskrif het die geïmplementeerde veranderinge uitgelig en die maatskappy as 'n voorbeeld aangehaal van hoe tegnologiereuse winsgewendheid en etiek kon versoen. Op daardie Woensdagoggend was Joachim in sy kantoor besig om die jongste data van 'n digitale insluitingsinisiatief in voorstedelike gemeenskappe van Johannesburg na te gaan toe sy assistent, Luisa, aan die deur geklop het. "Jammer om te onderbreek, Joachim, maar Robert Meiberge is hier om jou te sien." Joachim het sy wenkbroue gelig, verras. Hoewel hulle gereelde vergaderings gehou het Robert selde sonder voorafreëling by sy kantoor verskyn. "Natuurlik, laat hom ingaan." Robert het binnegekom met die kenmerkende energie wat sy byna 52 jaar getrotseer het. Hy was soos altyd onberispelik geklee, maar Joachim het iets anders in sy uitdrukking opgemerk, 'n mengsel van besluit en, eienaardig genoeg, senuweeagtigheid. "Goeiemôre, Joachim. Ek hoop ek onderbreek niks kritieks nie." "Hoegenaamd nie. Sit asseblief." Joachim het die leunstoel voor sy tafel aangedui. "Het iets gebeur?" Robert het bly staan, asof wat hy te sê gehad het nie eers die tyd kon wag om homself te vestig nie. "Ek het 'n uitnodiging ontvang om volgende maand aan die Wêreldekonomiese Forum in Davos deel te neem. Hulle wil hê ek moet Tetsha se geval as 'n voorbeeld van korporatiewe transformasie en etiese praktyke aanbied." "Dit is fantasties," het Joachim uitgeroep, opreg bly oor die erkenning. "Ja, dit is 'n beduidende eer," het Robert saamgestem. "Maar ek het dit van die hand gewys." "Van die hand gewys? Hoekom?" Robert het uiteindelik gaan sit en vorentoe geleun met sy elmboë op sy knieë. "Omdat ek voorgestel het dat hulle die uitnodiging in my plek aan jou stuur." Joachim was vir 'n oomblik sprakeloos. Davos was een van die mees gesogte verhoë in die wêreldwye korporatiewe wêreld. Bestuurders en sakemanne het vel om hierdie geleenthede meegeding. Ek weet nie wat om te sê nie," het hy uiteindelik toegegee. "Sê dat jy aanvaar," het Robert met 'n ligte glimlag geantwoord. "Niemand kan met meer egtheid en kennis oor die veranderinge by Tetsha praat as jy nie, Joachim. Jy het nie net 'n groot deel daarvan geïdealiseer nie, maar het elke detail van die implementering toesig gehou." Daar was iets meer in Robert se uitdrukking, iets meer as bloot professionele erkenning. "Dit is baie ruimhartig van die kant," het Joachim versigtig gesê. Robert het geknik, sy blik vir 'n oomblik ver weg. "Weet jy, ek het die afgelope maande baie gedink oor hoe alles tussen ons begin het, en deur Nat seun wat na 'n arrogante sakeman geskree het oor 'n stryk wat niemand anders kon sien nie." Joachim het geglimlag by die herinnering. "U was nie arrogant nie." "Ek was, ja," het Robert met 'n kort lag teengestaan. "Ek was arrogant, selfgesentreerd en oortuig dat ek alles oor die sakewêreld geweet het. Jy het my daardie aand 'n waardevolle les geleer, dat wysheid uit die mees onverwagte plekke kan kom."
Hy het 'n pouse geneem en sy vingers liggies op die tafel getrommel. En toe, jare later, het jy my nog 'n ewe belangrike les geleer. Dat die bou van 'n ryk niks beteken as jy in die proses jou menslikheid verloor nie. Die opregtheid in Robert se woorde het Joachim diep geraak. Dit was die eerste keer in byna 2 jaar dat hulle so openlik gepraat het oor die konfrontasie wat hul verhouding geskit het. Ek het nooit gedink u het u menslikheid verloor nie, Robert. Net dat u, soos ons almal, soms belangrike dinge in die kompleksiteit van die korporatiewe alledaagse lewe uit die oog verloor het. Robert het geglimlag, 'n opregte glimlag wat sy oë bereik het. Altyd diplomaties. Nog 'n kwaliteit wat jou 'n uitstekende verteenwoordiger in Davos sal maak. Hy het skielik opgestaan. Maar ek het nie net hiervoor gekom nie. Trouwens, ek het gekom om jou vanaand vir aandete by my huis te nooi. Jy en mevrou Olena, as sy gewillig is. Die uitnodiging het Joachim onkant gevang. Die gereelde etes by die Meiberg herrehuis was jare lank 'n tradisie, maar het na die konfrontasie opgehou. Natuurlik, ons sou vereer wees. Ek is seker mevrou Olena sal dit geniet. Sy. Joachim het gehuiwer, onseker of hy moes voortgaan. Sy wat, het Robert aangemoedig. Sy mis u, het Joachim toegegee. Julle het oor die jare 'n eie vriendskap ontwikkel, onafhanklik van my. Robert het nadenkend geknik. Ek mis haar ook. Daardie direkte wysheid, sonder filters. Hy het na die deur gestap en toegestop. Om 8:00 dan. Ons sal daar wees. Toe Robert uitgegaan het, het Joachim vir lang minute gesit en geabsorbeer wat pas gebeur het. Dit het gelyk asof die laaste hindernisse tussen hulle uiteindelik begin val het. Daardie aand was die ete in die Meiberg herrehuis verrassend intiem. Robert het die personeel afgedank nadat hulle die aandete bedien het, en net hulle drie en Poppy, wat ondanks haar hoë ouderdom nog by Joachim en mevrou Olena byna elke geleentheid aangesluit het, aangehou. Die gesprek het natuurlik gevloei soos in die ou dae. Hulle het alles bespreek, van die jongste projekte van Texa Impak tot internasionale politiek, met mevrou Olena wat af en toe ingegryp het met skerpsinnige opmerkings wat albei mans laat lag of nadink het. Na die nagereg, terwyl hulle koffie gedrink het in die sitkamer met uitsig oor die verligte tuin, het Robert hulle weer verras. Ek het iets belangriks om met julle te deel, het hy begin, sy toon skielik ernstiger. Mevrou Olena en Joachim het vinnige blikke uitgeruil, oplettend vir die verandering in atmosfeer. Ek oorweeg dit om geleidelik van die daaglikse bedryf van Texa terug te trek, het Robert aangekondig. Nie onmiddellik nie, maar oor die volgende 2 jaar. Aftree, het Joachim verras gevra. Robert Meiberge en Texa was feitelik sinoniem in die Suid-Afrikaanse korporatiewe verbeelding. Nie presies nie. Ek sal voortgaan as voorsitter van die direksie, maar ek wil die hubpos oorhandig aan iemand wat die maatskappy na die volgende fase van sy evolusie kan lei. Hy het 'n beduidende pouse geneem en direk na Joachim gekyk. Iemand soos jy. Die stilte wat gevolg het, is slegs onderbreek deur die sagte geluid van Poppy wat haarself beter aan mevrou Olena se voete gevestig het. Robert, ek weet nie of ek gereed is vir so iets nie, het Joachim uiteindelik geantwoord, opreg verstom deur die voorstel. Nie nou nie, natuurlik, het Robert verduidelik. Soos ek gesê het, dit sou 'n 2-jaar proses wees. Genoeg tyd vir jou om geleidelik meer verantwoordelikhede aan te neem, alle areas van die maatskappy dieper te leer ken, jou eie leierskapvisie te vestig. Mevrou Olena, wat die gesprek met haar skerpsinnige oë dopgehou het, het saggies ingegryp, hoekom Joachim? Daar moet baie ervare bestuurders in die maatskappy wees. Die vraag was nie uitdagend nie, maar opreg nuuskierig. Robert het vir die ou dame geglimlag. Uitstekende vraag, mevrou Olena. Ja, daar is briljante bestuurders by Texa, baie met dekades se ondervinding. Maar leierskap gaan nie net oor ondervinding of tegniese briljantheid nie. Hy het terug in sy leunstoel geleun, asof hy sy gedagtes georganiseer het. Texa is op 'n keerpunt. Die wêreld verander vinnig en maatskappye wat nie aanpas by nuwe sosiale, omgewings en etiese realiteite nie, sal agterbly. Joachim verstaan dit instinktief. Hy sien dinge wat die meeste tradisionele bestuurders, insluitend ekself, vir 'n lang tyd, nie kan of wil sien nie. Robert het hom na Joachim gedraai. Wat jy die afgelope 18 maande met Texa Impak gedoen het, was nie net om 'n paar maatskaplike verantwoordelikheidsinisiatiewe te implementeer nie. Jy het ons korporatiewe kultuur fundamenteel begin transformeer.
En verrassend genoeg, dit het nie ons finansiële resultate benadeel nie, inteendeel. Hy het vorentoe geleun, sy blik intens. Die volgende generasie sakeleiers sal doel en wins, etiek en doeltreffendheid, menslikheid en tegnologie moet balanseer. Jy het reeds bewys dat jy dit kan doen. Joachim het die gewig van daardie woorde gevoel, nie net die implisiete eer nie, maar die enorme verantwoordelikheid wat dit gedra het. Ek moet daaroor dink, het hy eerlik geantwoord. Dit is 'n voorstel wat ek nooit gedink het ek sou ontvang nie, ten minste nie so gou nie. Natuurlik, het Robert saamgestem. Ek verwag nie vandag 'n antwoord nie. Ek wou net die saad plant, jou tyd gee om dit ernstig te oorweeg. Mevrou Olena, wat die twee mans met 'n nadenkende uitdrukking dopgehou het, het saggies geglimlag. Die lewe maak baie draaie, nie waar nie? Die seun na wie niemand wou luister nie, word nou genooi om 'n ryk te lei. Iets in die eenvoud van die waarneming het albei mans diep geraak. Robert het stadig geknik. Presies, mevrou Olena. En miskien is dit die grootste les wat ek die afgelope jare geleer het, dat ons altyd oop moet wees om na stemme te luister wat die wêreld probeer stilmaak. Die gesprek het nog 'n paar uur aangehou, nou ligter, deurdrenk van verhale uit die verlede en refleksies oor die toekoms. Toe hulle uiteindelik afskeid geneem het, het Robert Joachim omhels, die eerste opregte omhelsing in byna 2 jaar, en mevrou Olena se hand respekvol gesoen. Ongeag wat jy oor my voorstel besluit, het hy by die deur vir Joachim gesê, weet dat ek diep trots is op die man wat jy geword het. En dankbaar dat jy daardie reënerige aand in my lewe gekom het. Op pad terug huis toe het mevrou Olena vreemd stil gebly en met 'n nadenkende uitdrukking by die motorvenster uitgekyk. Waaroor dink jy, het Joachim uiteindelik gevra. Ek dink dat sommige mense hul hele lewe lank 'n doel soek, en ander vind dit wanneer hulle dit nie eers soek nie, het sy raaiselagtig geantwoord. Jy het altyd 'n spesiale gawe gehad, Joachim. Nie net om te hoor wat nie gesê word nie, maar om verder as die oënskynlike te sien. Ek het by die beste geleer, het hy geglimlag en die bejaarde vrou se hand liefdevol gedruk. In die daaropvolgende weke het Joachim 'n tydperk van intense nadenke binnegegaan. Robert se voorstel was aanloklik, maar ook vreesaanjaend. Om een van die grootste tegnologiemaatskappye in die land te lei, was 'n enorme verantwoordelikheid. Gedurende hierdie tyd het hy iets gedoen wat hy jare lank nie gedoen het nie. Hy het teruggegaan na die strate waar hy groot geword het. Nie as 'n afgeleë waarnemer of filantroop nie, maar as iemand wat probeer het om weer met sy wortels te verbind. Hy het deur Albertina Cecilestraat gestap, verby die afdak waar hy soveel aande geslaap het. Hy het die hoeke besoek waar hy sjokoladeballetjies verkoop het. Hy het gesels met kinders en tieners in soortgelyke situasies as waarin hy geleef het. Op een van hierdie staptogte het hy 'n seun van ongeveer 10 jaar oud gevind wat lekker goed by die verkeerslig op Sandton Drive verkoop het, nie ver van Texas se hoofkantoor nie. Daar was iets in sy oë, 'n mengsel van desperaatheid en vasberadenheid, wat Joachim aan homself herinner het. Wat is jou naam, het hy gevra en al die lekker goed wat die seun gedra het, gekoop. Matthys, het die seun wantrouig geantwoord, maar die aangebode geld aanvaar. Matthys, hou jy daarvan om te studeer? Die vraag het die seun onkant gevang. Ek was nooit veel op skool nie. Maar ek hou daarvan om te lees, as ek boeke kan kry. Daardie antwoord het Joachim soos 'n weerligstraal getref. Hoeveel potensiële talente, hoeveel briljante gedagtes het op straat verlore gegaan, bloot omdat niemand hulle 'n geleentheid gegee het nie. Dit was op daardie oomblik, staande by dieselfde verkeerslig waar hy jare tevore sjokoladeballetjies verkoop het, dat Joachim sy besluit geneem het. Die volgende oggend het hy 'n dringende vergadering met Robert Meiburger aangevra. Ek het 'n antwoord op u voorstel, het hy aangekondig sodra hy die hub se kantoor binnegekom het. En 'n teenvoorstel. Robert het aangedui dat hy moes voortgaan, nuuskierig. Ek aanvaar die pad na uiteindelike opvolging as hub, met 2 voorwaardes, het Joachim verduidelik. Eerstens, dat ons die inisiatiewe van Texa Impak kan versnel en uitbrei, en dit 'n integrale deel van die korporatiewe strategie maak, nie net 'n aparte afdeling nie. Robert het geknik. Redelik. En die tweede voorwaarde, dat ons 'n opvoedkundige stigting kan skep wat aan Texa gekoppel is, spesifiek gefokus op die identifisering en ontwikkeling van talente onder jong mense in sosiaal kwesbare situasies. 'n Glimlag van begrip en goedkeuring het in Robert se oë verskyn. Soos 'n straatseun wat 'n hub sal word. Presies, het Joachim bevestig. Ek wil sistemiese geleenthede skep,
nie net individuele uitsonderings soos my geval was nie. Robert het opgestaan en sy hand uitgesteek om die ooreenkoms te beklink. Ons het dan 'n nuwe plan. Tatsa sal nie net voorpunt tegnologie ontwikkel nie, maar ook talente wat normaalweg onsigbaar sou wees vir die korporatiewe wêreld. En ek wil hê die stigting moet ons name dra, het Joachim bygevoeg. U en myne. As 'n simbool dat werklike transformasies gebeur wanneer mense van verskillende wêrelde besluit om werklik na mekaar te luister. 6 maande later is die Meiberge Petrenko Instituut in 'n gerenoveerde gebou in die middestad van Johannesburg ingewy. Wat voorheen 'n verlate herhuis was, het verander in 'n moderne opvoedkundige ruimte, toegerus met die nuutste tegnologie en, die belangrikste, toegewyde onderwysers. By die inhuldigingsseremonie was Joachim by die mikrofoon met Robert en mevrou Olena reg voor hom gesit. Die ou dame, nou 84 jaar oud, het verrassend helder en sterk gebly, hoewel sy 'n rolstoel nodig gehad het om rond te beweeg. Hierdie instituut is gebore uit 'n onwaarskynlike verhaal, het Joachim begin en na die tientalle jong mense gekyk wat vir die eerste groep gekies is, almal uit kwesbare gemeenskappe, baie voorheen op straat. 'n Verhaal wat begin het op 'n reënerige nag, toe 'n onsigbare seun geskree het oor 'n stryk en almal gelag het. Hy het 'n pouse geneem, sy oë het die van Robert ontmoet. Maar 'n magtige man, selfs met al sy aanvanklike onwilligheid, het gekies om te luister. Daardie keuse het nie net sy maatskappy gered nie, maar het 'n reis van transformasie vir albei begin. Joachim het na die rand van die verhoog gestap en nader aan die gehoor gekom. Jare later het hierdie seun, nou volwasse, 'n ander stryk geïdentifiseer, nie 'n korporatiewe sameswering nie, maar 'n stelsel wat buitengewone potensiale onsigbaar maak bloot as gevolg van waar hulle gebore is of die omstandighede waarin hulle leef. En weer het daardie selfde magtige man, nou met meer wysheid, gekies om te luister. Robert het geglimlag en diskreet geknik in erkenning. Die Meiberge Petrenko Instituut is gebore uit hierdie wederwysydse luister, het Joachim voortgegaan. Uit die oortuiging dat werklike transformasie gebeur wanneer ons die hindernisse wat ons skei, oorkom en mekaar werklik sien. Wanneer ons erken dat talent en potensiaal oral bestaan, net wag vir 'n geleentheid. Hy het na mevrou Olena gekyk, wie se oë geskitter het met ongestorte trane. En hier wil ek veral iemand vereer wat my die belangrikste les van almal geleer het, dat luister is om met die ore te sien, en dat ware wysheid dikwels kom van die na wie die wêreld probeer stilmaak. Mevrou Olena Petrenko, my familie, my morele kompas, my ewige onderwyser is. Die gehoor het hartlik applous gegee terwyl Joachim die ou dame genader het en haar liefdevol op die voorkop gesoen het. Die instituut het met 50 studente begin, maar het vinnig uitgebrei. In die tweede jaar het dit reeds 200 jong mense bedien, wat nie net voorpunt tegnologiese onderwys aangebied het nie, maar ook menslike, etiese en entrepreneuriese opleiding. Baie gegradueerdes is deur Tatsa self opgeneem, terwyl ander ondersteuning ontvang het om hul eie ondernemings te begin. Soos beloof, het Joachim geleidelik meer verantwoordelikhede by Tatsa aanvaar en homself voorberei om uiteindelik Robert as hub op te volg. Die etiese en volhoubare praktyke wat by Tatsa impak begin het, is geleidelik in alle areas van die maatskappy geïntegreer, wat sy korporatiewe kultuur fundamenteel getransformeer het. Op 'n sonnige middag, 4 jaar na die inhuldiging van die instituut, het Joachim saam met mevrou Olena op die balkon van die woonstel wat hulle nog gedeel het, gesit. Op 88-jarige ouderdom het sy fisies broser geword, maar haar verstand het buitengewoon helder gebly. Poppy, nou 'n baie ou hondjie, het rustig aan die voete van haar stoel geslaap. Ek het vandag interessante nuus ontvang, het Joachim terloops opgemerk en die sonsondergang oor Johannesburg dopgehou. Watter nuus, het sy gevra, altyd nuuskierig. Matthys, daardie seun wat ek lekker goed op Santon 3 sien verkoop het, van die instituut se eerste groep, is aanvaar vir die meestersprogram in rekenaarwetenskap aan met 'n volle beurs. Mevrou Olena het geglimlag. Ek is nie verbaas nie. Hy was altyd briljant. Hy het net nodig gehad dat iemand hom sien. Soos ek nodig gehad het, het Joachim nagedink. En soos almal nodig het, het sy wyslik bygevoeg. Om gesien te word is die eerste reg van enige persoon. Hulle het 'n paar minute stil gebly en die stad bepeins wat geleidelik met die aanbreek van die nag verlig is. Dieselfde stad wat eens 'n deernat straatseun geïgnoreer het, en wat nou die Meiberge Petrenko Instituut as 'n model van sosiale innovasie gevier het. Weet u wat my die meeste beïndruk in hierdie hele reis, het Joachim uiteindelik gevra. Wat?
Hoe iets so eenvoudig om werklik na die ander te luister, so revolusionêr kan wees. Hoe die daad om aandag te gee aan stemme wat gewoonlik geïgnoreer word, nie net individue nie, maar hele stelsels kan transformeer. Mevrou Olena het geknik, haar blou oë het geskitter met die wysheid van dekades. Dit is omdat die wêreld vol mense is wat skree, maar min wat werklik luister. Wanneer jy werklik luister, nie net met die ore nie, maar met die hart, begin jy sien wat ander nie sien nie. Luister is om met die ore te sien, het Joachim herhaal en geglimlag na die ou dame wat sy lewe met daardie eenvoudige les getransformeer het. En optrede is om te eer wat jy sien, het sy voltooi en sy hand met verrassende fermheid vasgehou vir iemand van haar ouderdom. In die verte het die ligte van Texas se hoofkantoor op die horison van Johannesburg geskitter, 'n herinnering aan die ryk wat Joachim help transformeer het en wat hy binnekort amptelik sou lei. Maar sy blik was veel nader op die Oekraïense dame wie se wysheid die ware fondament van sy reis was. Die sirkel was voltooi. Die onsigbare seun wat eens desperaat geskree het om gehoor te word, het nou inisiatiewe gelei wat stilgemaakte stemme versterk het. Die grootste les, dat werklik luister 'n revolusionêre daad is, het voortgegaan om te versprei, een jong mens op 'n slag, een maatskappy op 'n slag, wat lewens en stelsels getransformeer het met die eenvoudige krag van opregte aandag. En alles het begin met 'n deernat straatseun, 'n vlugteling dame wat hom geleer het om te luister, en 'n sakeman wat, teen alle verwagtinge in, besluit het om te hoor. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Joachim en Robert julle harte geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale oor oorwinning, etiek en transformasie. Vind dit hier deur links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en hierdie video 'n like te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe en die krag van menslike verbindings ondersoek. En het julle al die ervaring gehad om werklik gehoor te word toe julle dit die meeste nodig gehad het? Of om na iemand te luister wat almal geïgnoreer het? Deel julle ervarings in die kommentaar. Ons sien daarna uit om julle verhale te lees.